So, waar ons vanaand gaan praat, is die mees gedebatteerde onderwerp in Christen teologie. En ek praat nou spesifiek van die millennial koninkryk. Openbaring 20 vers 1 tot 6 lê vir ons die millennial koninkryk uit. Die meer dispensational wees, en dispensational het ons in die eerste week oor gepraat. Die hoofding daar is dat jy verskil sien tussen Israel en die kerk. As jy dink die Israel en die kerk is dieselfde ding, dan gaan jy aan die regterkant van hierdie tabel wees. Maar letterlike hermeneutika sal lei tot dispensationalism, sal lei tot 'n premillennial view en dan minder kalvinisties. As jy nie saamstem met my siening nie, great, dis goed. Dan moet jy vir my alternatief gee. Ek het al alternatiewe gesoek, daar's nie een wat nie bevredigend is nie, daar's nie een wat eers sin maak nie. Julle baie welkom by die laaste sessie van ons Ontdek Openbaring kursus. Ek wil net sê, dit was vir my 'n groot eer en 'n voorreg om hierdie vir julle aan te bied. Dit was vir my al die goed wat ek sessie 1 vir julle beloof het, soos in die sin van goeders van die Bybel weer herontdek en nader aan die Here kom en God se karaktereienskappe net weer verstaan en dieper in die goeders gaan. So alles van dit was vir my waar gewees deur hierdie kursus. Toe ek weer deur die goeders gaan, weer opgelees het oor die goed, weer navorsing gedoen het, toe sien ek net hoe ongelooflik God se woord is. En dit is vir my regtig lekker om dit te kan aanbied. Daar's vir my niks lekkerder as om hier te staan en die Bybel te leer vir julle wat bereid is om te luister, en ek hoop dit was vir jou edifying. Ek hoop dit het jou gees gebou. Ek hoop dit jou sekere goeders van die Bybel help verstaan, sekere praktiese goed, en ek is reeds opgewonde oor vanaand, want vanaand kom ons by die konklusie van die hele ding. Vanaand wrap ons dit op en ons sit dit in 'n mooi pakkie, en ek dink jy gaan sien, dit kan dalk die mees praktiese deel wees en dalk interessant. Ek gaan vir julle doktrine voorlê wat ek nog baie min oor gehoor teach is, en ek is opgewonde om dit te kan doen en vir julle te gee. Ek dink ek wil ook sê, ons moet eerlik wees dat hierdie wat ons gedoen het hierdie laaste 8 weke, okay, was soos, as ek vir julle wou druppels informasie gee, soos net om vir jou iets te leer, was hierdie soos 'n housepipe van informasie wat ek by jou keel afgedruk het. So, as jy verlore geraak het, of verlore is, en nie mooi weet waar ons is, waar ons was nie, dis heeltemal verstaanbaar. Soos klomp mense wat nou al die kursus laas jaar gedoen het vir my gesê, hierdie tweede keer het hulle dit baie beter verstaan, baie van die goeders maak meer sin, die slides het gehelp. So, verstaan dat hierdie is moeilike materiaal. Dis nie goeders wat jy in een sessie gaan dink, jy het dit verstaan nie. Ek het nou ook al 'n goeie deel van 6 jaar navorsing oor hierdie goeders gedoen en ek ontdek heeltyd nuwe goed. Ek voel daar sekere dele hiervan wat ek nog baie min met autoriteit oor kan praat, omdat dit so kompleks is, omdat dit so moeilik, maar dit maak dit ook lekker. Daar's sekere goeders in die Bybel, dis die aard van die Bybel, sekere goed in die Bybel wat jy een keer lees, jy verstaan dit, by grace through faith are ye saved, dis eenvoudig. En daar's ander goeders wat diepte benodig, en dit is die lekker deel van Bybel, dis die lekker deel van teologie. En so gaan vanaand dalk ook wees. En ek wil julle weer eens waarsku, vanaand is daar groot potensiaal dat jy ook gaan misverstaan wat ek hier vir jou probeer sê. Ek wil net weer terugkom, en dan gaan dit oor en oor sê, dit gaan nie enigste keer wees nie. Vanaand is nie soteriologies nie. Soteriologie is die studie van redding. Alright? Julle gaan sien vanaand en Openbaring en 'n groot deel waarmee ons te doen gehad het, is eskatologie, is eindtye. Is nie soteriologie, is nie redding gefokus nie, dis eindtye gefokus. En as jy dit nou verstaan, dan sal jy nie misverstaan wat ek vir jou probeer leer nie, want as jy daai deel mis, dan gaan jy dink wat ek vir jou vanaand sê is heretical, is kettery, is weg van ortodokse Christendom af. Maar as jy mooi verstaan, hierdie is eskatologie, nie soteriologie nie, dan sê jy mooi aan lyn wees, dan sê jy sien, hierdie is nie 'n verkeerde lering wat ek vir julle gaan gee nie, want dit gaan snaaks wees op die oor, dit gaan nie oorstrelend wees nie, dit gaan vir jou moeilik wees om baie te aanvaar en te verstaan wat ek vir jou vanaand gaan sê, maar ek wil weer eens vir jou aanmoedig, gaan doen jou eie navorsing, gaan toets dit in die skrif, en dan sal jy die meeste hier uitkry. Die ander ding is, ek wil 'n voorspelling maak, ek het vir julle gesê, ek dink meeste wonderwerke het gestop in die apostoliese era, maar ek het so gevoel, jy gaan dalk vanaand 'n wonderwerk voor jou sien gebeur, en dit is, as ek deur al hierdie materiaal kan kom, vanaand, sal dit 'n wonderwerk wees. So, ek het verskriklik baie goeders hier beplan vir vanaand, maar dit is ons laaste sessie, so daar sal dalk tye wees wat ek goed skiep, maar ons vertrou op die Here vir 'n wonderwerk, want dis wat nodig is, om deur alles van dit te kom. Net ook 'n paar vrae oor laasweek. Iemand het gevra,
En want ek het baie gepraat oor die issue met, jy weet, baie na geld strewe en al hierdie ambisie het om, jy weet, net hier goed bymekaar te maak. Nou die teenoorgestel, mens moet nie die pendulum van hierdie prosperity gospel afswaai na die poverty gospel nie. Okay? Dis nie dat die Bybel ons almal roep en sê ons moet almal arm wees en in sak en as en jy weet ons kort mense om vir ons te sorg nie. Jy moet bid en die Here vra om jou te seën. Jy moet bid en die Here vra om jou besigheid te seën en jou finansies en die Here sal vir jou provide en hy wil dit vir jou doen. Al wat ek probeer sê is daai kan nie ons hooffokus wees nie. Dis nie die hooffokus van Christendom nie. Dis ook nie dien die Here en jy word hierdie goed beloof nie. Maar die ander kant van hierdie ding is ook sleg. Om te sê ons moet in sak en as en ek kan nie met ambisie my werk aanpak nie. Nee, die Here het jou werk gegee, jou ambisie gegee dat jy dit voltyds moet doen, maar vir hom, vir sy koninkryk. Dis die love of money that's the root of all evil. So die ding is, as jy hierdie ambisie het om net geld te maak vir die syk van geld maak en jy weet suksesvol te kan wees en goed te voel oor jouself, dis sleg. Maar as jy dit kan gebruik vir die koninkryk, uitstekend. Van julle is bedoel om boere te wees. Van julle is bedoel om besigheidsmanne te wees en daai geld te kan gebruik tot die koninkryk op een of ander manier en die mense in jou besigheid te bereik. So verstaan dit net mooi, dit is die poverty gospel is ook 'n slegte ding. So met dit gaan ons inspring. So waar ons vanaand gaan praat is die mees gedebatteerde onderwerp in Christen teologie. En ek praat nou spesifiek van die millennial koninkryk. Openbaring 20 vers 1 tot 6 lê vir ons die millennial koninkryk uit. Maar waar jy dit in jou teologie insit, waar jy insit van die belang wat dit het in die Bybel, word hoogs gedebatteer. Julle sal sien, die ouens byvoorbeeld met 'n amillennial posisie gaan nooit oor hierdie ding praat nie. Amillennial sê, hulle glo nie eintlik in 'n millennial koninkryk. Hulle glo ons is nou in die millennial koninkryk. Alright, ons gaan vanaand 'n bietjie daaroor praat, maar my punt is, jy sal nie hoor hulle preek daaroor nie. 'n Pre-millennial ou soos dit ek is, om te sê die millennial koninkryk lê nog voor, maak 'n groot storie daarvan. En ek gaan nog vanaand 'n groter storie maak as wat jy teen al ooit van gehoor het. So, een ding van pre-millennialism, die posisie wat ek het, met die idee van die millennial koninkryk lê nog voor, jy het 'n baie pessimistiese siening oor die wêreld. Nou van julle het dalk dit nog altyd gehad, en dis net uit nature uit in jou in. Maar die punt is, ek glo, en pre-millennialism glo, dat die wêreld gaan slegter en slegter en slegter raak, totdat Christus terugkom en dit heel maak. Soos 'n post-millennial ou glo, ons as Christene gaan die wêreld verchristelik, en Christendom raak al hoe sterker en beter en beter en beter, en omdat ons die werk gedoen het om hierdie groot koninkryk te bou op aarde, dan sal Christus terugkom, wanneer ons basies daai hele werk voldoen. So jy sien, hierdie is totaal en al verskillende sieninge oor die millennial koninkryk en hoe dit gaan uitspeel. Maar die punt is, ek admit ek het 'n pessimistiese siening oor die wêreld. Ek dink die Bybel sê ook vir ons dat die Satan is die god van die wêreld. Ek glo die Satan is nou god van die wêreld. Nou natuurlik glo ek God is in die totaliteit beheer. Hy kan sy vingers klap en die Satan vernietig. Hy kies om dit nie te doen vir sy eie wil, vir wat ook al rede, maar dit is as ek na die wêreld kyk, sien ek dit. Ek sê die chaos wat ons het in die wêreld, die oorlog, die goed wat in Israel aan die gang is, al die probleme in die wêreld is daar want die Satan is die een wat in beheer is en nie God in daai sin nie. In die ultimate sin God natuurlik, maar in die sin van wie die God van hierdie wêreld is die Satan. Ek dink as baie skrif wat dit ook aandui. Weens dis oor skrif dat ek hierdie siening het, nie omdat een of ander ou op YouTube het gesê het nie. En weens moet ook nie hierdie vat wat ek vanaand vir jou gee omdat ek so sê nie, of om dit oortuigend klink of omdat ek genoeg grappies maak en jy hou van die manier wat ek dit aanbied nie. Nee, gaan kyk na hierdie tekste, gaan ondersoek die skrif en kom tot jou eie gevolgtrekking. Maar hierdie is baie gedebatteer. Nou, Openbaring is nie die enigste plek wat praat van die millennial koninkryk nie. Dis die enigste plek wat die tydsduur vir ons gee, die 1000 jaar. Ons gaan vanaand ook praat oor dit, is dit letterlik of kan dit simbolies geïnterpreteer word? Maar baie plekke in die Bybel, en ek gaan vir julle baie tekste gee, praat van 'n periode van tyd wat nie nou is nie. Want jy kan sien, dit praat nie van iets wat nou aan die gang is nie, en dit praat ook nie van die ewigheid nie. So dit praat van soos 'n intermediêre tydsperiode. En jy sal sien hoekom ek so sê. Dit maak nie sin om dit in ons konteks nou te verstaan nie, maak ook nie iets sin in die verlede nie, en is ook nie die ewigheid nie. So ons korte manier om dit te harmoniseer met tekste. En ek weet nie van 'n beter ding as die millennial koninkryk nie. Die millennial ouens, in my siening, doen nie 'n goeie werk om daai tekste vir jou ordentlik te verduidelik nie. En ons gaan vandeer dit vanaand gaan. So daar's hoofsaaklik 3 sieninge raak in die millennial koninkryk. Daar's ander kleiner verskillende divisies daarin, maar daar's 3 hoof. Soos ek nou gesê het, pre-millennial, glo die millennial koninkryk kom na Christus se koms. Met ander woorde, ons is
millennial. Met ander woorde, Christus se koms is voor die millennium. Okay? Amillennial glo daar is nie 'n millennial koninkrykie en postmillennialism sê basies Christus se koms sal wees na die millennial koninkryk. Amillennialism, postmillennialism het baie in gemeen. Dis baie dieselfde ideologie met 'n paar verskille. So wanneer ek vanaand sê amillennialism, kan jy in 'n manier postmillennialism maar ingooi. Om dit net te vereenvoudig, dat ek nie elke keer al 3 name hoef te sê nie, maar daai twee is baie dieselfde. En hierdie sieninge word 100% gedryf deur jou hermeneutika. Nou hermeneutika is 'n mooi teologiese woord wat vir julle wys. Ek het teologie geswat, sodat almal net seker is daarvan, maar wat dit eintlik beteken is net Bybelinterpretasie. Dis die wetenskap van om die Bybel te interpreteer. So hoe jy besluit, die lens waarmee jy die Bybel gaan interpreteer, gaan bepaal, is jy premillennial, is jy amillennial, waar val jy op hierdie spektrum. So dit moet jy verstaan. Hoe kies jy om die Bybel te interpreteer? As jy dit alles sien as 'n groot beeldspraak, en soos julle weet, daar's ouens wat glo die skepping is net beeldspraak. Adam en Eva was nie regte mense nie, dit was 'n simboliese ding van goed en evil en hierdie goed. Satan is nie werklik nie, is simbolies, die hel is nie werklik nie, dis simbolies. So, die punt is, as jy gewillig is om die teks simbolies te maak, dan weet ek nie waar vat en waar los jy nie. Dan voel dit vir my alles, kan jy sien as net een groot beeldspraak ding en die Bybel verloor sy impak. Die Bybel verloor sy waarde en die waarskuwings verloor sy waarde. Die seëninge verloor sy waarde. Baie van ons is vinnig om te sê, ja, ons soek die seëninge letterlik. Want wanneer hy sê dit sal goed gaan met jou en wanneer jy wat jy saai, sal jy maai in 'n positiewe sin. Ja, ons hou daarvan. Maar sodra die negatiewe goeders genoem word, dan is ons ewe skielik, nee, nou is dit simbolies. Nou is die helse vuur simbolies. So dis die groot probleem. Sodra ons die skrif te veel wil vergeestelik, het dit negatiewe impak. En weens, alhoewel ek iemand is wat die Bybel letterlik interpreteer, ek verstaan ook daar is beeldspraak in die Bybel. Maar dit is nie regdeur, dis nie vir alles nie. Die Here maak dit duidelik wanneer daar beeldspraak is en ons het al voorbeelde uitgelig van wanneer dit so is. So hierdie twee verskillende hermeneutiese beginsels moet ons voor sensitief wees, want dit gaan bepaal waar jou eskatologie lê, jou eindtye siening. So die ander belangrike ding is hoe jy eskatologie interpreteer, gaan ek ook vir jou wys, gaan baie ander goeders in die Bybel bepaal. Baie ouens sê hierdie is 'n eksterne tweedehandse ding, maar die punt is wat jy sien as eskatologie, wat jy sien as eindtye studie, hoe jy dit verstaan, gaan bepaal hoe jy redding ook verstaan. En ek gaan dit vanaand vir jou wys. Alles van hoe jy jou hermeneutiese beginsels toepas in jou eskatologie in, gaan bepaal hoe jy die res van die Bybel sien. So dis hoekom dit so belangrik is om hierdie goeie reg te verstaan en goeie antwoorde te hê vir moeilike vrae oor die eindtye en wat gebeur wanneer ons doodgaan, en dis goeders waar ons vanaand gaan praat. Nou, hierdie beginsel wat ek vir julle vanaand wil leer, hierdie ding van die doktrine van koninkryksverantwoordelikheid, wat jy moet verstaan is, en ek sê dit nou al, dis net harmoniseerbaar met 'n premillennial view. So as jy amillennial is, dan gaan hierdie nie sin maak. Niks wat ek vanaand in diepte vir jou gaan probeer verduidelik, gaan sin maak, as jy nie glo, daar's 'n toekomstige millennial koninkryk. As jy glo ons is nou in die millennial koninkryk, is daar nie iets soos die doktrine van koninkryksverantwoordelikheid nie. Maar dit is die doktrine wat ek vanaand vir julle wil leer, en dit is vir my die belangrikste deel van hierdie hele kursus gewees. Baie van die ander goeders kan mens nog oor debatteer. Hierdie is 'n essensiële ding wat ons verloor het in die kerk. Wat jy ook moet weet is, hierdie is die ding wat onlangs geleer is nie. Hierdie is nie 'n ding wat nie in die kerk is nie. Jy kan reg deur die geskiedenis was daar ouens so Spurgeon het hierdie ding geglo. Ouens in die eerste 2-3 eeue na Christus het hierdie ding geglo. En jy kan die geskiedenis daarvan gaan terugtreis. Ons het dit nou verloor, want ons lewe in 'n pragmatiese wêreld wat liberaal is, wat nie mense se gevoelens wil seermaak nie, wat nie op mense se tone wil trap nie, en hierdie is 'n moeilike, harde ding om mee tot grips te kom. Dis 'n moeilike ding om te besef. Veral as jy vir 50 jaar in jou lewe geglo het, ons as Christene kan net maak wat ons wil. Veral as jy vir 50 jaar geglo het, ek moet net my hart vir die Here gee, maak nie saak hoe ek lewe daarna nie, ek gaan in die ewigheid wees, en alles gaan mooi, oulik en fyn wees. En weens, ek praat nie van soteriologie nie. Al wat ons moet doen om gered te word, is ons moet in 'n verhouding met die Here wees. Ons moet ons hart vir die Here gee, soos wat Efesiërs 2 vir ons sê, wat Paulus vir ons skryf, en sê, by grace through faith are you saved, that no man should boast. Jy kan nie werk vir jou ewige redding nie. Maar die ding waarvan ek vanaand praat, die millennial koninkryk, gaan alles oorwerke. Die vraag wat jy vir jouself moet vra, wat gebeur met daai Christen Pel van jou? Wat jy saam was waar hy sy hart vir die Here gegee het. Wat sê hy tot bekering gekom, wat homself 'n Christen noem, en hy dalk werklik tot bekering gekom.
maar hy lewe soos die res van die wêreld. Hy vloek en hy drink en hy partytjie, hy maak net wat hy wil, hy verneek op sy vrou. Wat gebeur met daai ou? As daai ou doodgaan, wat gebeur met hom? En ons gaan vanaand dit probeer beantwoord. En ek dink dit is so belangrik om hierdie ding reg te verstaan, want jy gaan in ander ernstige dwaallere ingaan, dink ek, as jy nie hierdie konsep gebruik nie. Jy gaan met ander probleme, teologiese probleme sit, as jy nie hierdie verstaan wat ons vanaand oor praat nie. Nou die ander ding wat ons ook moet voorsensitief wees is, hoofstuk 19, wat ons laasweek behandel het, gaan direk so in hoofstuk 20 in. Daar is nie 'n hoofstuk breek nie. Dis baie belangrik om te sê, daar is niks hoofstuk breuke in die Bybel nie. Die Bybel was geskryf as verskillende boeke en is bymekaar gesit. Ons gebruik die hoofstukke en die verse om jou te oriënteer, dat jy kan weet waartoe ek nou blaai. Maar jy sou jouself eintlik 'n guns doen, party Bybels het nie hierdie hoofstuk divisies nie. Dat jy die ding lees as een ding. Jy stop nie eintlik hoofstuk 19 aan die einde nie. Jy gaan aan. Dit is alles as een geskryf. So dis die groot ding, 'n amillennial ou het nodig dat daar 'n breek is vir hoofstuk 20. Hy kan dit nie sin maak as dit een ding is nie. Hulle het nodig dat ons van hoofstuk 20 af van vooraf begin, want ons weet, in hoofstuk 19 het Christus op die wit perd afgekom aarde toe, en nou kan die millennial koninkryk eers begin. So hulle het nie 'n manier om dit te harmoniseer nie. Dis maar net eenvoudig soos dit. Hulle moet weer van vooraf begin. En julle gaan nou sien hoekom ek dit sê. Maar daar is nie eintlik hoofstuk breuke nie. Dit het 'n ou hier in die 1200 na Christus eers ingebring. Die struktuur vir vanaand. Ons gaan vinnig praat oor eskatologiese oorwegings, net hierdie verskillende sieninge. Dan gaan ons spesifiek praat oor Openbaring 20 vers 1 tot 6 wat praat oor die millennial koninkryk, dat jy mooi weet die tydsberekening van dit. En dan gaan ons die grootste deel van vanaand praat oor die doktrine van koninkryksverantwoordelikheid. Okay, dit is waar die bulk van vanaand gaan. En dan gaan ons eindig met die laaste deel in Openbaring. Dan gaan ons afsluit. Jy moenie, as jy kyk na jou watch en daar's nog net 10-20 minute oor vir die laaste 2 hoofstukke, dis fyn, dit gaan vinnig gaan. Die laaste 2 hoofstukke is positief, vinnig, en dis nie 'n groot so, daar's nie baie om diep eksegese daar te doen nie. Maar hierdie ander dele is dit nodig, dat ek tyd daarmee spandeer, en jy gaan aan die einde kan verstaan hoekom. Jou verstaan van vanaand se inhoud gaan baie afhang van hoe jy God se karakter sien. Julle wat, as jy 'n siening het van God is net die lam, en dis net kumbaya, en dis net Jesus is lief vir almal, en ons moet handjies vashou, en jy verstaan nog nie die torendeel van God nie. Jy verstaan nie dat God heilig is, bo alles nie. Hy is eerste heilig. Ons sing die liedjie ook heilig, heilig, heilig. Ons sing nie liefde, liefde, liefde nie. Dit gaan oor God se heiligheid is sy nommer 1 karaktereienskap van waar al die ander vloei. As jy nog nie dit besef het in jou lewe nie, as jy nog nie tot dit gekom het in jou pad met die Here nie, gaan hierdie vir jou baie moeilik wees om te verstaan. Want hierdie is in 'n sekere sin moeilik om te sien as jy net 'n liefde verstaan van wie Christus is, het. So, wat jy verstaan rondom die karakter van God is essensieel om hierdie doktrine reg te verstaan. Maar ek gaan net weer terug na die tydlyn. Ons is vanaand in hierdie deel, hierdie groot deel wat praat van die dag van die Here of die millennial koninkryk. Ek het nie vanaand tyd, julle sal sien in julle notas is al 'n mooi deel wat vir jou wys hoe die dag van die Here gelykstaande is aan die millennial koninkryk. Maar ek het nie die tyd om vanaand daarin te gaan nie. Dis lank om dit te verduidelik, maar jy kan gaan kyk na 2 Petrus 3 waar dit beëindig word met die hemel wat vuur na die aarde toe stuur en die aarde verbrand. Dis die einde van die dag van die Here, en ons weet die begin van die dag van die Here is nadat die son en maan verduister word. Dit staan in Joel en ander plekke. Volg julle notas, julle sal dit daar sien. Maar vir nou, vir vanaand, die dag van die Here, die millennial koninkryk is dieselfde ding. Dit verwys na dieselfde periode van tyd, en jy sal baie van die eindtye profeseer reg verstaan as jy weet wat die dag van die Here is. Dit verwys na die millennial koninkryk. So, laat ons net gou 'n paar goeie sê van die millennialistiese siening, want jy gaan dalk 'n pel het met wie jy gaan praat oor hierdie goeders, en hy gaan sê dis alles net simbolies, Openbaring is simbolies, ons kan niks van daai goed ernstig opvat nie. En hier is 'n paar goeders wat jy moet net weet van die geskiedenis van dit. So, amillennialisme het begin met Origen in die 3de eeu na Christus. So hy was 'n teoloog wat baie gemaklik was om meeste van skrif allegories te sien. Nou, wat jy moet ook verstaan is, dit is gemakliker om te glo Adam en Eva was nie regte mense nie. Jy kan dit makliker met evolusie dan ook inpas. As jy nie weet hoekom evolusie rubbish is nie, ons het deur dit gegaan in die ferm fondasie kursus. Dit is ook 'n bose ideologie. Dis nie 'n ideologie wat God enigsins sou begin het. Hierdie idee van teïstiese evolusie, dit maak nie sin nie. Evolusie gaan oor alles moet doodgaan vir die volgende ding om beter te raak. So laat een ding sterker en dis nie 'n konsep wat God sou gebruik het nie. So ons weet daar's klein veranderinge, micro-evolution, maar daar's nie macro-evolution nie. Maar anyway,
As jy glo Adam en Eva as regte mense wat 6000 jaar terug geleef het, is daar nie tyd vir evolusie nie. So hierdie ouens het nodig dat Adam en Eva simbolies is, nie regte mense nie, vir die konsep van evolusie om sin te maak. So hulle gebruik 'n wêreldse konsep wat boos is om by die Bybel te probeer inpas. En nou moet ons die Bybel verander om hierdie wêreldse siening te harmoniseer. Maar hierdie tipe ouens het dit gedoen. Dis van waar dit kom om die Bybel so simbolies te sien. En is 'n baie meer gemaklike manier om te sien. Nou Augustine het hierdie ding wat Origen gedoen het om die Bybel simbolies te sien gevat en dit by die eindtyd ingepas. Want wat jy moet verstaan van die tyd waarin hierdie ouens gelewe het, is die government het die pastore betaal. Daar was nie 'n separation van church en state nie. So met ander woorde, uit 'n pre-millennial siening om te sê, maar luister, die Here gaan kom want ons governments en goeders is boos en hy gaan dit vernietig en hy gaan sy koninkryk kom hier vestig. Jy kan dink dit is nie baie goed as die government jou salaris betaal nie. Dan kan jy nie hier staan en sê, hoor, julle is boos, die Here gaan julle kom vernietig nie. So hulle het dit begin simbolies sien en sê, maar nee, luister hier, ons is klaar in hierdie millennial koninkryk. Daar is nie boosheid wat die Here gaan kom uitwis nie. So dit is van waar dit kom. So ouens wat wil stry hiermee, dit is die geskiedenis van amillennialism en dit kom uit die Rooms-Katolieke siening uit. Hierdie ding is tot vandag toe die hoof eskatologiese siening van die Rooms-Katolieke kerk. So ek bedoel, dis net 'n blote feit van die geskiedenis. En in my siening, soos ek het verstaan, was pre-millennial view was nog altyd daar. Dit was van Christus se tyd, kan jy dit gaan terugtreis, dat ouens in die eerste 100s na Christus dit so gesien het. Dat Christus gaan letterlik heers op die aarde. Want wat die amillennial ouens doen, hulle glo nie Christus gaan letterlik heers nie. Hulle glo hy heers nou simbolies in die hemel, wat 'n groot verskil is. Maar dit kom van die Rooms-Katolieke kerk. So Christus heers in ons harte in plaas van letterlik op die aarde. So dit vernietig 'n klomp deel van ons eskatologiese verstaan as jy dink Christus heers net in ons harte. So die reformatie was baie goed om teen die Rooms-Katolieke kerk te gaan oor soeteriologie. Hulle het gesê nou word ons gered deur genade alleen. En ons almal staan vir dit. Dis great. Ons stem saam. Maar die probleem is hulle het nie eskatologie aangevat nie. Hulle het hulle eskatologiese sienings gevat en nog steeds so in hulle kerke ingebring. So tot vandag toe, jou kerke wat deur die reformatie baie beïnvloed is, het nog steeds daai eskatologiese siening. Die NG kerke, die Dopperkerke, jou Lutheran kerke, hierdie kerke wat reformed genoem word, het nog steeds die eskatologie van die Rooms-Katolieke kerk. So dit is net weens, dit is die geskiedenis van waar amillennialisme afkom. Dis 'n Rooms-Katolieke siening. En ongelukkig meeste protestante denominasies vandag is amillennial. Hierdie wat ek vir julle gee is ons is in die minderheid. Ek weet nie dit al bietjie verander. Meeste baptiste kerke, meeste Amerikaanse baptiste is erg oor die konsep van dat hulle pre-millennial is. So dit is een positief. Ek dink daar is meer mense wat dit so begin sien, maar net dat jy weet, meeste kerke is meer amillennial. Hierdie het ek nou vir julle verduidelik, so as jou hermeneutika, hoe jy die Bybel interpreteer, meer letterlik is, jy vat dit ernstig op, wanneer die Here daar sê, die hel het 4, jy glo dis 4, wanneer hy sê, hy die creation in 6 dae gemaak, Adam en Eva was wanneer jy glo dis letterlik, dan sê jy meer na die linkerkant van hierdie chart gaan. Dan sê jy meer dispensational wees, en dispensational het ons in die eerste week oor gepraat, die hoofding daar is dat jy verskil sien tussen Israel en die kerk. As jy dink die Israel en die kerk is dieselfde ding, dan gaan jy aan die regterkant van hierdie tabel wees. Maar letterlike hermeneutika sal lei tot dispensationalism, sal lei tot 'n pre-millennial view en dan minder kalvinisties. So ons gaan nie in die hele kalvinistiese ding ingaan nie, maar wat jy net moet weet is, as jy meer letterlik die Bybel opvat, dan sê jy weet, Christus het vir almal gesterf. Jy glo nie in iets wat ons noem limited atonement nie. 'n Kalvinistiese siening sê, Christus het net gesterwe vir die uitverkorenes. Hy het nie vir almal nie. Redding is nie vir almal beskikbaar nie. So groot probleme met dit natuurlik, maar dis wat die kalvinistiese siening is. So aan die allegoriese kant van die ding het ons meer die verbondsteologie wat 'n amillennial of 'n postmillennial view het en dan hulle is meer kalvinisties. So net dat jy weet, dit word alles gedryf deur wat is jou interpretasie van die Bybel. Okay. So die hoofprobleme wat ek het met amillennialisme is die profeseë oor Christus se tweede koms. So al die profeseë, ek sê nou alles, basies al die profeseë van Christus se eerste koms was letterlik vervul. Toe hy gesê het hy gaan kom en hy gaan ry op 'n donkie, was dit letterlik. Toe hy gesê het hy gaan kom in 'n maagd, was dit letterlik. Alles van Christus se eerste koms was letterlik vervul. So om nou te gaan en te sê, o, dit was letterlik, maar nee, die tweede koms se goed is allegories en dis nie regtig die sun and moon wat gedaken word nie, en dis nie regtig 'n wegraping nie, dis alles net simboliek. Dis nie konstant nie.
Hoekom is die eerste goed letterlik, maar hierdie goed is simboliek? So julle sien klaar die probleem. Dis een groot probleem wat ek het met dit. So Esegiel 20 vers 49 sien ons die gevaar en daar's 'n waarskuwing, ek kan daar gaan lees, waar daar's 'n deel wat hy beskryf oor vure en goeters wat brand en oordeel wat die Here gaan bring en dan waarsku hulle en wat hulle sê is, moet ons hierdie goeters net as parable sien nie. Is dit nie net parabolic language nie? Dan sê hulle nee, hier is ons regte oordeel. So jy kan rustig gaan Esegiel 20 vers 49 gaan deurlees. Dan ook Daniël 9 vers 24 tot 27 wat ek 'n groot issue oor gemaak het, verloor heeltemal sy impak met 'n amillennial posisie. Hulle het 'n siening dat dit alles is in die verlede, dat dit alles gebeur voor Christus wat nie sin maak as jy dit vergelyk met Matteus 24 vers 15 waardeur ons gegaan het nie. So net dat jy daar weet die apologetiek van Daniël 9 vers 24 wat so mooi profesie is wat tot op die dag vervul is deur Jesus Christus is gone. Okay, jy kan nie daai ding meer gebruik in 'n amillennial posisie nie. Al die beloftes wat aan Israel gemaak is, val weg, want hulle glo in 'n ding wat jy noem replacement theology, dat die kerk het Israel oorgeneem, of het vervang, die kerk het Israel vervang. So al die beloftes spesifiek tot Israel kan nie meer vervul word nie, want is nou bedoel vir die kerk. Nou met die ander ding wat ek ook wonder met al hierdie goeters is, hoekom as daar al hierdie beloftes vir Israel is in die Bybel en die Ou Testament, hoekom is daar vandag so baie fokus op Israel? Hoekom sien ons al hierdie oorloë? Hoekom elke tweede ding wat jy sal sien op YouTube wat vir jou nuus gee, praat van Israel? So net weer eens, as dit in die Bybel geskryf is en ons moet dit net sien as die kerk, hoekom is daar tot vandag toe nog so massive fokus? Hoekom is daar so baie goed nou daar aan die gang? Want dit is letterlike Israel waarvan die Bybel praat. So as ek sê baie van die beloftes vir Israel, is dit nou nie net die staat van Israel soos vandag nie. Ek praat van, jy weet, afstammelinge van Abraham, Isak, Jakob, soos Jode. Jy weet, soos dit is waarvan ek praat. En God weet wie daai mense is. Al weet ons nie presies nie, hy weet wie is daai direkte afstammeling. So Israel en die kerk is verskillend. So hulle glo ook die amillennialiste, die millennial koninkryk het begin met Christus se eerste koms, maar Johannes praat toekomstig in Openbaring. So ons weet die hele Openbaring is profesie. Hy sê dit self. Julle gaan sien aan die einde van Openbaring 22 sê hy ook hierdie is profeties. So nou het jy 'n probleem. Johannes skryf hierdie 90 na Christus, maar kom ons sê self op hulle datums vroeër 70 na Christus. Christus is al 40 jaar dood. En hy gee hierdie beloftes. Hy sê baie van hierdie goed toekomstig. Maar die amillennialiste sê die millennial koninkryk het begin toe Christus gekruisig is en uit die dood uit opgestaan het. So jy sien die probleem. Hoe kan dit wees dat dit toekomstig deur Johannes geskryf is, maar hulle wil sê dit het gebeur met Christus se kruisiging. So dit ook. Johannes praat toekomstig daarvan. Wat weens 'n probleem is in 'n amillennial siening. En hulle glo Satan staan tans gebind. So weens as dit die realiteit is van vandag, is daai binding baie lig. Soos ek gesê dan dat die Satan se ketting is veel te lank as hy regtig gebind is vir vandag. So dit gee vir jou teologiese probleme wat ek het met die amillennial posisie. Daar's nog, maar hierdie is 'n paar grootte. So net weens verskille tussen Israel en die kerk, die ontstaan is anderste. Die Israel het ontstaan in Genesis 12, die kerk in Handelinge 2 met Pinkster. Die doelwit van Israel is anderste. Hulle was 'n aardse getuienis van God. Ons moet die evangelie preek. Daar's 'n ander doelwit wat vir hulle bedoel is. Hulle eindbestemming, hulle word herstel in die millennial koninkryk. Die kerk gaan heers saam met Christus in die millennial koninkryk. Die ouens in Israel wat tot wedergebore kom, die Israeliete wat wedergebore raak, hulle sal saam met ons heers in die millennial koninkryk. Maar die punt is daar's 'n einde, daar's 'n ander eindbestemming. Die Bybel noem basies 3 groepe, laat jy nie deur mekaar raak. 3 groepe van mense met hoe hulle 'n verhouding met die Here het. So die een is die Jode, Ou Testament Jode, vandag is daar ook Jode wat nog steeds lewe. Dan het ons Gentiles, of die probleem is Afrikaans is dit heidene, maar dit klink net soos ongelowiges, wat deel is daarvan, maar ek dink Gentiles is makliker om te verstaan waarvan ek hier praat, en dan is daar die kerk. Nou die kerk kan opgemaak word van Gentiles en Jode. Jode wat tot wedergebore kom, soos 'n Messianic Jew, kan jy hom dalk noem, wat verstaan, Jesus Christus het van hom gesterwe, is ook deel van die kerk. So die punt is as 3 groepe, Jode, heidene of Gentiles, en dan die wedergebore Christene, wat uit albei van daai groepe gaan kom, wat ons kan sien as die kerk. En jy moet dit verstaan, soos ons aangaan, dat daar 3 groepe is. En Paulus en ouens in die Nuwe Testament maak dit duidelik dat hierdie die 3 groepe is. Dan ander skrif oor die millennium, wat nie net in Openbaring 20 is. Hierdie gee ek net vir julle, dat julle self al deur kan gaan. Hierdie is nie alles nie.
Hierdie is nie 'n uitputtende studie van die millennial koninkrykie, maar hierdie is goeders wat julle sal kan self lees en sien. Is nie van toepassing op vandag nie, en is nie van toepassing op 'n toekomstige ewigheid nie. Hierdie praat van 'n ander periode van tyd. Maar Jesaja is daai dele, Jeremia is daai dele, Esegiel, hierdie deel praat van 'n tempel wat in die millennial koninkryk gaan staan. Daniël 2 gee vir jou 'n baie mooi beeld van waar Christus as die steen, daai beeld wat opgerig is, gaan vernietig en sy koninkryk kom vestig. Dit praat van die millennial koninkryk daar. En dan Joël, Amos, Sagaria, julle sal sien is reg deur die Bybel. Reg deur die Ou Testament word die millennial koninkryk baie keer in detail beskryf. Maar hierdie is vir jou om op jou eie tyd rustig te gaan, dit te gaan doen. Julle kan die notas na die tyd vat en daai rustig gaan skryf. Dan gaan ons begin met Openbaring 20. So Openbaring 20 vers 1. And I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. So die eerste ding wat ons hier moet oplet is wie bind die Satan? Dis net 'n engel. Dis nie eens nodig dat Jesus Christus die Satan bind. Hy stuur sommer net 'n engel om dit te doen. Wat net weer eens wys God is almagtig en die Satan is beperk in die krag wat hy het. Die bottomless pit hierso, in julle Afrikaanse Bybel sal dit iets anders te sê of die bodemlose put. Maar die Griekse woord daarvoor is abusos. En vat 'n bietjie raai hoeveel keer is hy in Openbaring? 7. 7 keer wat hy voorkom. So wat jy belangrik moet weet van die bodemlose put is dit is anders as die woord hel. So ek gaan vanaand vir julle mooi verduidelik, daar's basies 3 verskillende plekke of gebruike van hel en jy moet sensitief wees in die Grieks of in die Hebreëus in die Ou Testament vir wat hierdie 3 plekke uitbeeld. Okay? En ek gaan 'n mooi skets vir jou gee dat jy dit verstaan. Dis 'n belangrike ding om reg te verstaan. So die abusos is soos die onderwêreld. Okay? Die abusos beteken onder die wêreld. So die groot ding van die abusos is dis 'n plek waar die Satan gebind word. Alright? Dit is anderste as waar die woord hel gebruik word wanneer dit gebruik word as Sheol of as Hades. So Sheol of Hades beteken hel is soos helmet. Soos 'n helmet wat jy dra beteken onder. Verstaan jy? So dis waarvan die woord hel kom. So helmet is onder. So Sheol of Hades is die onderwêreld wat ons al baie oor gepraat het, wat jy dalk kan sien of verstaan as hierdie houplek voordat jy tot by die ewige hel gaan kom. Die ewige hel waar jy brand vir altyd is Gehenna. Okay? So jy het Gehenna, jy het Sheol of Hades. So Sheol en Hades is net die Grieks en Hebreëus. Dit praat van dieselfde ding. Maar Gehenna praat van iets anders. Julle gaan vanaand sien, aan die einde van Openbaring 20, kom ons waar die mense in die poel van vuur gegooi word, wat Gehenna is, wat die ewige plek is waar jy gaan brand. Sheol en Hades is nie dit nie. Sheol en Hades is 'n temporêre plek. So wanneer ons sê hel, verwys ons baie keer na die verkeerde ding. Jy dink aan hel as die ewige plek waar jy brand. Die ewige plek waar jy brand is die poel van vuur of Gehenna. Dis almal saam met dit. So julle sien hierdie verskillende plekke. Die derde plek is Tartarus. Dis spesifiek waar daar engele afgestuur is om gebind te word. Ons sien nêrens dat mense in Tartarus is nie. So dis die 3. Sheol en Hades, selfde ding, Gehenna, die ewige plek en Tartarus waar engele gehou word. Maar julle gaan nou sien, ons gaan nou mooi daardeur gaan. Maar die bottomless pit wat ek vir julle probeer sê is 'n plek waar die Satan vasgebind word. En ek dink ek het hierdie al gesê, hierdie is net 'n interessante ding. 'n Bodemlose put, daar's net een plek wat meeste ouens sal sê dit kan wees. En dis in die middel van die aarde. Want dan het hy nie 'n bodem nie. Verstaan jy? In die middel van die aarde is daar nie 'n bodem nie, want jy's klaar in die bodem. So elke kant toe is bodemloos. So dis net 'n weird interessante, as dit weer letterlik is, sal mens dit letterlik verstaan as 'n plek binne in die aarde. En ek weet julle al daai ding gesien, dat ouens 'n paar jaar terug, toe maak hulle so gat in die aarde. So 'n diep gat wat hulle gemaak het, en dan kan jy gehoor op YouTube die geluide wat daarin kom. Dan klink dit soos mense wat skree. Het julle al daai ding gesien? So dit klink asof mense wat in die hel is. Gaan kyk bietjie. Daar's so 'n YouTube video daaroor wat klink soos mense wat vasgevang is in hierdie bodemlose put wat skree. Dis nou net 'n interessante ding, maar in elk geval. So Sheol word in die Ou Testament gebruik en Hades in die Nuwe Testament om 'n temporêre houplek aan te dui. Dis 'n temporêre houplek voordat jy hemel of hel toe gaan. Nou, wat deel is van Hades is die paradys. Okay, julle gaan sien die paradys waar die wedergebore Christene gehou word in 'n temporêre plek is ook deel van die Hades en Sheol. Dis een deel daarvan en dan is daar 'n plek waar die ouens wat na damnation toe gaan, die ouens wat in die hel gegooi gaan word vir ewig. So daar's 2 verskillende houplekke in hierdie Hades. Julle gaan nou mooi sien in skrif hoe mense daarby uitkom. En Gehenna, soos ek gesê het, is die ewige hel. Dan vers 2.
Satan word gebind vir 1000 jaar. So vers 2, and he said, hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1000 years. So nou is die vraag, is dit 'n letterlike 1000 jaar? Ons sal nou gou 'n bietjie praat daaroor. So 6 keer word die woord 1000 gebruik in hierdie gedeelte. So 6 keer skryf Johannes 1000. So jy moet vir jouself vra, as dit simbolies bedoel is om vir ons verstaan te word, hoekom sê hy nie net 'n lang periode van tyd nie? Hoekom sê hy nie net 'n onbeperkte tyd of 'n sekere aangeduide tyd, maar hy kies om 6 keer die woord 1000 te gebruik? Nou nog meer, vers 3 sê, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1000 years should be fulfilled. And after that he must be loosed a little season. So in vers 3 sien jy, dat Johannes sê nie vir ons die periode van tyd, wat hy losgelaat moet word aan die einde nie. So die punt wat ek wil maak is, hoekom gee hy vir jou 'n spesifieke tyd, 1000 jaar? Nou sê hy, must be loosed a short season. As hierdie 1000 jaar net 'n onbeperkte tyd is, of net 'n random hoeveelheid tyd, hoekom sê hy nie dan 'n long season nie? Julle hoor my punt. Hy het een keer, is hy spesifiek, een keer is hy nie. So weer eens, dis nie 'n konstante hermeneutika om nou te sê, hierdie is 'n simboliese periode van tyd nie. Maar ek kan sien, julle is nog nie heeltemal oortuig nie, ons kom daar. Julle gaan dit nou sien. As die Satan heiliglik gebind is, aan wie skryf ons toe al die chaos in die wêreld? So ons het al, ek het nou 'n bietjie daar gepraat. Paulus het dekades na Christus se kruisiging sien nog steeds dat Satan die koning van die aarde is. So gelees 2 Korintiërs 4 vers 4, neem in ag, Paulus skryf die baie jare na Christus gekruisig is. So as Satan gebind is, hoekom skryf Paulus dit? Jy gaan dit moet vir my verduidelik. Dis hoekom ek sê die Satan is nie nou gebind nie. So in 2 Korintiërs 4 vers 4 sê hy daar, hy is die God van die wêreld. Amillennialiste probeer sê, die Satan kan nie meer die nasies mislei nie. So hulle sê, al hoe die Satan beperk is hy kan nie die nasies mislei nie. So hulle sê, hy is gebind, maar net in die sin van die nasies kan nie meer mislei word nie. So die probleem van dit is, hoekom waarsku Paulus ons dan ook teen misleiding? In 2 Korintiërs 11 vers 13, as Satan nie meer kan mislei nie, hoekom waarsku Paulus ons teen dit? So weens, dis die goeie wat jy moet harmoniseer uit hierdie amillennial posisie, of veral hoekom ek nie amillennial is nie. So Johannes gebruik 6 keer die woord chilio ethos, wat vertaal word as 1000. Alright? En daai chilio ethos is dieselfde woord wat gebruik word in hoofstuk 11 vers 13 van Openbaring. So hierso skryf dieselfde ou, Johannes skryf daar ook 1000 en daar verwys hy na 1260 dae. Nou verstaan wat ek bedoel is, hy praat van die 1000 deel van 1260. Julle is by. So hy sê nie chilio ethos is 1260 nie. Hy sê chilio ethos 1000 en dan gebruik hy die ander woorde om te sê 260. Verstaan julle wat ek sê? So hy gebruik daar chilio ethos as om aan te dui 1000. Hy gebruik dit vir die 1000. Net die chilio deel, die ethos verwys na die jaar. Die chilio is die 1000. So dit is die punt. Hoe maak jy sin daarvan? Hoekom gebruik hy daar ook 1000 in die konteks van presiese 1000 om daar aan te dui, maar dis nou iets anders. Want hy sê ook 1260, dis iets spesifiek. So jy sien my punt. Dit is nie konstant om te sê, as deel van 1260 gebruik ek nou 'n onbeperkte periode van tyd nie. Maak nie sin nie. Mag julle nog verder oortuig. Van julle sit en dink, sê Psalm 90 vers 4 en 2 Petrus 3 vers 8 nie 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag nie. Ja, dit doen, maar dit verwys van hoe tyd vir God is. Die millennial kingdom het niks daarmee te doen nie. Die millennial koninkryk het niks daarmee te doen nie. So jy kan nie dit gebruik om te sê hierdie deel in Openbaring praat van 'n dag of net 'n ander periode van tyd nie. En hoekom gee Johannes al hierdie ander periodes van tyd? Soos ek nou vir julle gesê daar in Openbaring 11 vers 3 het jy 'n ander periode van tyd 1230. Hoekom sal Johannes vir jou 'n spesifieke periode van tyd hier gee en hier gee hy 'n ander spesifieke periode? Hier sê hy 1000 jaar, daar het hy gesê 1260 dae, maar dis alles net simbolies. Ook in Openbaring 11 noem hy dat die 5de trompet is 'n periode van 5 maande. Is dit ook simbolies? So jy sien my punt, as al hierdie goed simboliek is, hoekom gebruik hy verskillende periodes van tyd? Hy gebruik verskillende periodes van tyd want dit verwys na 'n letterlike daai periode van tyd. Ek is ook nie bewus van enige periode van tyd in die Bybel. Ek is bewus van nommers wat simbolies gebruik word. So sê net maar, hoeveel keer moet jy vergewe? 7 maal 7, 77, wat ook al. Dit toon vir ons aan, is net oneindig baie. Ja,
Maar waar is tyd gebruik as net simbolies? Waar word tyd gesien vir ons mense, nie vir God nie, as hoe lank was Jesus gekruisig? 3 dae. Is daar enigiemand wat sukkel met dit? Is daar enigiemand wat dink dit kan 3000 jaar wees? Nee. Tyd in die Bybel is altyd gegee om 'n spesifieke periode aan te dui. So, en hy sê a little season in vers 3. Nou die ander groot vraag, en ek het nog nooit 'n amillennial, julle kan sien ek debatteer baie met amillennial ouens, so ek het nog nooit 'n amillennial ou ontmoet wat vir my kan sê nou maar, die millennial koninkryk is letterlik. Okay? Sê nou maar die millennial koninkryk is letterlik. Hoe sou jy dan wou gehad het moes die Here dit kommunikeer in die Bybel? So hulle sê mos nou dis nie letterlik nie. Hulle sê dis 'n simboliese tyd. Dan vra ek, as die Here dit vir ons wou kommunikeer, hoe moes hy dit anders te gedoen het? Hoe sou hy hierdie gesê het, dat jy kon sê, okay, dit is 'n letterlike 1000 jaar. En hulle kan nie vir my antwoord gee nie. Want hierdie is so akkuraat en so duidelike manier om te kommunikeer, hoor jy, dis 1000 jaar, as wat Johannes kan. As 6 keer vir jou nie genoeg is om te sê dis 1000 jaar nie, gaan 100 keer ook nie wees nie. So, ek weet nie hoeveel keer hy dit moet sê, voordat ons dit ernstig opvat en sê, okay, dit is letterlik 1000 jaar nie. Nou, hoekom ek 'n groot storie hiervan maak, is die amillennial ouens het nodig dat hierdie simbolies is, want ons is 2000 jaar na Christus. Dit kan nie meer 1000 jaar wees nie. Julle sien my punt. Want hulle glo die millennial koninkryk het begin met Christus se kruisiging, en ons is nou in dit in. So dit is hoekom ek 'n storie daarvan maak. Dit is 'n letterlike 1000 jaar. Vers 3. Ons gaan net geweet deur hom. So daar's baie verskillende opinies oor hierdie kort seisoen, waar hy sê, and after that he must be loosed a little season. So van julle dink, ons is in die millennial koninkryk, ons kom aan die einde daarvan, hoekom word Satan weer losgelaat? En ek gaan eerlik vir julle wees, dit is 'n vreemde ding, dat die Satan weer los moet gelaat word vir 'n klein seisoen. Maar my opinie oor is, dit is 'n baie kort seisoen, dit gaan basies wees, dat ons fisies ook sien, hoe God die Satan vernietig, na hierdie 1000 jaar. Ek dink dit gaan 'n groot storie wees nie, ons gaan later lees as hierdie oorlog van Gog en Magog en hierdie goeters, maar my punt is, ek dink dit is 'n baie kort seisoen. Dis nie soos weer 'n hele storie van hoe die Satan gaan chaos maak op aarde nie. En dit gaan wees om God se finale oorwinning oor Satan aan te dui, en heel moontlik 'n baie kort tyd. Vers 4. And I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Dit is belangrik om hier te sien dat hulle wat gaan heers saam met Christus, daar's vereistes hier aan gebonde. Okay? Dis nie net almal nie, dis nie net alle Christene nie. Hy noem die vereistes daar. En dis ook belangrik om te sien, hierdie is dieselfde tydperk, is ook hierdie dieselfde 1000 jaar wat die Satan gebind is, wanneer Christus gaan regeer op die aarde. Hierdie vereistes is, hulle wat gemartel was vir hulle geloof, en hulle wat die antichrist nie aanbid het nie. Okay, dit is die ouens. So die punt is, hier moet werke gedoen word, om die millennial koninkryk te verkry. Nou dit is hoekom, ek vir julle gesê, raak opgewonde om gemartel te word. Want dan is jy gegarandeer om in die millennial koninkryk in te wees. Nou ek dink ook, en ek dink as genoeg skrif, julle gaan nou sien, dis nie net hierdie ouens nie, hulle wat heilig lewe en vir Christus lewe, gaan ook die millennial koninkryk kry. Maar jy sal sien, dis nie almal nie. Dit is die moeilikheid van hierdie. Hierdie is die ding, jy moet aan die einde van hierdie aand voel en sien, jy moet op jou senuwees raak. Jy moet wees soos van, o, Jesus, ek moet meer doen vir die Here. Dit is die punt van hierdie doktrine. Hierdie doktrine moet jou laat voel, ek werk nie genoeg om hierdie millennial koninkryk te kry nie. Want jy kan nie werk vir jou redding nie, jou redding is uitgesorteer. Christus het dit vir jou gedoen, maar die millennial koninkryk moet jy voor werk. Dit is alles te doen met die werk wat jy gaan doen. So, weens let op, hierdie is nie jou finale redding nie. Dan gaan ons aan, vers 5. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Hy sê vir jou, wat die first resurrection is. Dan sê hy, blessed and holy is he that have part in the first resurrection. Wie het part in die first resurrection? Blessed and holy. Hulle wat heilig gelewe het. Dis nie vir almal bedoel nie. Hulle deel van die eerste resurrection. Dan sê hy, on such the second death have no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Hy sê nie daar, dat jy moet heilig wees, om deel te wees van die eerste resurrection, per ongeluk nie. Hy sê jy moet heilig wees, want hierdie is iets wat jy moet na werk. Hierdie is iets waarvoor jy moet strewe. Hierdie is iets waarvoor jy moet labour om in deel te hê. En ons gaan nou in klomp ander dele in die Nuwe Testament kyk, waar hierdie konsep ook genoem is. Maar die punt wat hier gemaak word is, hierdie is nie bedoel vir alle Christene nie. Daar's sekere
vereistes gebonde aan om in die millennial koninkryk ingeneem te word. Nou, Johannes 5 vers 29 praat ook van 2 opstandings. Jy kan daar gaan kyk, resurrection, 2 opstandings wat hy daar noem. Hy praat van 'n resurrection vir die lewe en 'n resurrection tot die dood. So is belangrik dat jy daar sien, dis nie net Openbaring wat praat van hierdie 2 verskillende opstandings van mense nie. So die eerste opstanding gebeur voor die 1000 jaar millennium. Jy word geresurrect as jy geleef het vir Christus, as jy heilig geleef het en jy word gevind om dit te verdien, jy die millennial koninkryk verdien, dan sal jy voor die 1000 jaar geresurrect word. Maar as jy 'n Christen was, wat wedergebore is, maar jy het nie gelewe vir die Here nie, dan gaan jy sien, dan is jou resurrection eers na die 1000 jaar. En dit is die probleem. Dit is die slegte deel van wat ons hier gaan sien. Jy gaan 1000 jaar uitgewerp word in buitenste duisternis. En ons gaan vanaand praat oor wat presies dit is. Jy moet heilig wees om deel te hê in die millennial koninkryk. En kyk net ook byvoorbeeld 2 Timoteus 2 vers 12 sê, if we suffer, we also will reign with him. Dit sê nie daar, wees net wedergebore nie. Sê dit daar? Nee. Sê dit daar, jy moet net jou hart vir die Here gee. Sê dit net, glo in die Here? Nee, suffer. He who suffer will reign with him. Nou suffer in daai konteks beteken nie noodwendig ons almal hoef gemartel te word nie, maar jy gaan moet labor vir die Here. Jy gaan moet iets doen. Jy gaan moet verdrukking verstaan, weerstaan. Jy kan nie net maak wat jy wil nie. Jy kan nie gemaklik raak met die dinge wat in hierdie wêreld aan die gang is nie. Jy kan nie gemaklik wees met sonde nie. En ons is so gemaklik met sonde. As jy terug sal onthou, toe ons gepraat het oor die Laodicean kerk. Die groot ding wat in daai kerk aan die gang is daai mense het nie 'n probleem gehad om lou warm te wees nie. Hulle het nie 'n probleem gehad om programme op die TV te kyk wat hulle weet sondig is nie. Hulle het nie 'n probleem gehad om pornografie te kyk nie. Hulle het nie 'n probleem gehad om dronk te wees tussen die dronkaards en nog steeds hulle self Christene te noem nie. Hulle het nie 'n probleem om aan te trek soos die wêreld aantrek nie. Hulle het nie 'n probleem om te vloek en te lewe soos die wêreld doen nie. Hulle is gemaklik in hulle sonde. En wat hy hier vir ons sê is, as jy gemaklik is in jou sonde, gaan jy nie deel hê in die millennial koninkryk nie. Dit is waarvan hy praat. Ons moet suffer om te reën met hom. Hierdie is hoekom jy moet opgewonde wees vir die groot verdrukking. Dis hoekom ek sê, die groot verdrukking is nie 'n bad ding vir 'n ware Christen nie. 'n Ware Christen gaan dit sien en sê soos, let's go. Hierdie is my oomblik. Hier kan ek nou suffer vir die Here, want dan gaan ek in die millennial koninkryk ingaan. Om vir 7 jaar of 3,5 jaar wat die groot verdrukking is te suffer en dan 'n 1000 jaar beloning te kry. Dis worth it. Dis die moeite werd om te werk vir dit. Maar dis nie dat jou werk eers dan begin nie, ons werk begin nou. Nou dat jy hierdie weet, gaan die Here jou ook onder groter oordeel plaas. Want hy weet nou, jy verstaan hierdie ding. Hy weet jy het hierdie konsep gehoor, wat gaan jy maak hiermee? Dis net 'n ding wat jy dink, okay nee, dis nie waar nie, daar's nie genoeg skrif wat ook al nie. Ons gaan vanaand hier nog baie skrif gaan. Maar jy weet nou hierdie goeie, hoe gaan jy optree op dit? Vers 5, dit is duidelik dat alle Christene nie deur die eerste opstanding gaan nie. As jy deel is van die eerste opstanding, sal jy nooit weer doodgaan nie. So dit moet jy weet. Wanneer jy geresurrect word daar, jou kant is gebring, jy gaan die millennial koninkryk saam met die Here geniet en jy gaan nie weer doodgaan nie. So ek praat nou baie oor die negatiewe deel. Die positiewe deel is as ons hard werk en as ons suffer saam met die Here en as ons labor vir sy koninkryk, gaan ons saam met hom heers. Wat 'n groter voorreg is daar nie as dit nie. Wat 'n groter ding is daar nie uit te sien om saam met hom te heers nie. Maar die eerste opstanding sal jy voor die Bema oordeelstroon van Christus staan. So ons gaan nou deur dit gaan. 2 Korintiërs 5 vers 10, Hebreërs 9 vers 27. Let op, die Bema oordeelstroon is anders as die wit troonoordeel. Julle gaan sien die wit troonoordeel gebeur eers na die 1000 jaar millennium. Julle gaan sien, dit gebeur aan die einde van Openbaring 20 as jy al deur gelees het. Gebeur nie aan die begin nie. Die Bema oordeeltroon is vir Christene alleenlik. Die wit troonoordeel is vir nie-gelowiges. Jy moet daai onderskeid maak. Die wit oortreden is vir... Alright, nou kom ons by die doel van koninkryksverantwoordelikheid. Ek dink, voordat ons hier inspring, ek dink ons bietjie vroeg nog in die aand, ons gaan net vinnige 5 minute breek vat. Want ek gaan moet asemhaal om kalm te bly deur hierdie deel. So, kry gou vir jou koffie, kry vir jou beskuit, net 5 minute. Ek gaan kyk, ek gaan vir julle die heel belangrikste highlight. En dan sê jy vir my, hier's die ander ding wat ek wil hê. As jy nie saamstem met my siening nie, great, dis goed. Dan moet jy vir my alternatief gee. Ek het al alternatiewe gesoek, daar's nie een wat nie bevredigend is nie, daar's nie een wat eers sin maak nie. So dis die groot ding, as jy vir my alternatief kan gee vir die siening, dan repent ek en ek sê ek is jammer en ek gaan op Facebook, ek begin sommer weer 'n Facebook profiel wat ek nie meer het nie, maar die punt is, daar is nie 'n beter alternatief nie.
vir hierdie tekste wat hier ons gegaan. So hier gaan ons. Eerste ding wat jy moet verstaan, wat is die doel van die doktrine van koninkryksverantwoordelikheid? So kyk gou mooi hoe is dit bewoord. Die koninkryk, soos julle verstaan, praat ons nou van die millennial koninkryk. So met ander woorde, jy het 'n verantwoordelikheid op jou om die millennial koninkryk te beerwe. So verstaan julle die bewoording. Dis die konsep wat jy die hele tyd in gedagte moet hou. Dis waar dit gaan. Dit gaan daaroor dat ons as Christene moet werk vir Christus. En as gevolg van daai werk wat jy doen, gaan jy 'n beloning ontvang. En daai beloning is die millennial koninkryk. Nou, ek is oortuig van almal van julle glo ook dat jy 'n beloning gaan kry. Dis waaroor 2 Korintiërs 5 gaan, waar die Bema judgment seat voor die oordeelstroon van Christus, weet ons dat daar rewards is wat uitgedeel word. Almal van julle glo dit. Almal van julle het hierdie ding al gehoor van ons gaan krone ontvang. My punt is net, die krone wat ons ontvang, die rewards wat jy gaan kry, is die millennial koninkryk. Dit is die punt van hierdie doktrine. En onthou net weer, ek sê dit oor en oor, dit het niks met redding te doen nie. Jou redding is verseker. Inteendeel, hierdie maak jou redding nog meer seker, omdat dit niks te doen daarmee nie. Hierdie wys vir jou dat werke gaan oor die millennial koninkryk, redding gaan oor is jy in Christus. Het jy Christus aanvaar as jou verlosser. So, hierdie harmoniseer God se heiligheid en genade beter as enige doktrine waarvan ek weet. Hierdie harmoniseer dit perfek. Dit maak alles 100% sin as jy die hele Bybel vat en jy verstaan dat die toorn van God is 'n belangrike deel van ons Christenloop. Ook, meeste van ons is vervreemd met die konsep van die vrees vir God. Ons ken nie die liefde van God, ons ken nie die vrees van God nie. Hierdie gaan jou laat die vrees van God beter verstaan as enige ander doktrine. Oordeel onreg terwyl genade gewys word. So hierdie gaan sien. Die punt van hierdie is om onreg te oordeel. En jy weet dit maak sin. Jy weet, as jy 'n wedergebore Christen is, en jy maak verskriklik droog, en jy het 'n verskriklike sonde gedoen, dan moet daar oordeel plaasvind vir daai sonde. Ek praat nie van redding nie, maar daar gaan ook iets met jou gebeur in hierdie wêreld. As jy jou vrou verneek, dan gaan daar ernstige gevolge wees in hierdie wêreld vir dit wat jy gedoen het. As jy iemand vermoor, die Here sê jou vergewe vir ewigheid, ja, maar daar gaan gevolge wees. Die punt wat ek wil maak is net, daai gevolge stop nie net by hierdie lewe nie. Omdat jy die idee het van, na hierdie lewe boem, is dit net ewigheid, verstaan jy nie hierdie konsep nie. Al wat ek sê is, jy weet daar is consequences vir jou sonde in hierdie lewe. Wat ek net sê is, daar's consequences in die volgende lewe ook. Tot na die millennium, wat ons in die ewigheid gaan wees, en dan sit alles verby, dan is daar nie meer consequences nie. Hier is 'n temporêre straf vir ongehoorsaamheid. Dis die punt wat ek wil maak. Dis 'n temporêre straf, dis 'n straf vir 1000 jaar, maar dis 'n straf vir ongehoorsaamheid. So, Christus het nie parabolies sy disippels gewaarsku van hulle onreg nie. Jy gaan hier sien, hierdie waarskuwings is vir disippels gegee. Dis nie vir onheiliges gegee nie. Dis vir volgelinge van Christus gegee. Hy het hulle gewaarsku. En julle gaan dit nou sien. As ons die waarskuwing van gelowiges as letterlik verstaan, van ongelowiges. So met ander woorde, ons glo daar's 'n letterlike hel, en mense wat ongelowig is, gaan gestraf word aan daai letterlike hel. Hoekom sien ons nie die waarskuwing vir gelowiges in dieselfde lig nie? Hoekom is dit gemaklik om te sê die ongelowiges gaan in die poel van vuur brand vir ewig, maar wanneer daar 'n waarskuwing vir jou gegee word, dis nie die poel van vuur nie, maar daar's ook 'n waarskuwing. Hoekom hou ons nie daarvan nie? Of hoekom is ons bereid om dit as simbolies te sien? Hierdie is wat jy in jou eie hart moet uitsorteer as jy nie hou van dit wat ek vir jou vanaand sê nie. God het die engele afgestuur na Tartarus in 2 Petrus 2 vers 4. Is jy bewus daarvan? Die engele wat sondig was. Hierdie is engele, hierdie is heilige wesens, as jy wil. Hierdie praat nie van dies wat Satan gevolg het nie. Hierdie is engele wat in Tartarus ingestuur is. Hulle is gestraf. Hoekom sal ons nie gestraf word nie? So, hou dit die hele tyd in gedagte. As die prys letterlik is, moet die straf ook letterlik wees. So met ander woorde, as jy glo, jy ontvang 'n prys by die oordeelstroon van Christus, maar hy praat daar van negatiewe rewards, hy praat van negatiewe goed wat jy ook kan ontvang, hoekom wil jy dit allegories maak? Maar die prys soek jy letterlik. Weens, as ons sê wat jy saai, sal jy maai, dis lekker om te dink, saai goeie goed, maai goeie goed. Dis sleg om te dink, saai slegte goed, maai slegte goed. So weens, hierdie is 'n konstante ding deur die Bybel. Ons is net nie gewillig om dit toe te pas nie. Ons raak ongemaklik as dit wil toepas. Maar kom ons kom by die skrif. 2 Korintiërs 5, dat julle sien, ek sê dit nie in my duim uit nie, maar hierdie is wat die woord van God vir ons leer. So 'n paar dele wat ek hier vir jou wil uitwys. Hier skryf Paulus. Paulus skryf dit en hy begin daar. En hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 1, for we know, wie nou? We. Hy sluit homself hier in.
Alles wat jy hier lees, sluit Paulus in homself in dit. Die ou wat die meeste geloof gehad het in die Bybel, kan jy basies sê. For we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve, we have a building of God, and a house not made of hands, eternal in the heavens. Hy sê, ons het 'n gebou in die hemel. Dan sê hy, for this we groan. Klink groan vir jou as om net te sê, Christus is my verlosser? Hierdie is 'n werk. Hy sê hy groan. Hy sê, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven, if so that being clothed we shall not be found naked. Nou kan jy aangaan na vers 9. Kyk wat sê hy in vers 9. Wherefore we labor, that whether present or absent we may be accepted of him. Hy sê om geaanvaar te word deur hom, moet ons labor, moet ons werk. Dis wat daai labor beteken. Dit beteken om fisiese werk te doen vir Christus. Dis nie net redding deur geloof nie. Dis nie by grace through faith waarvan hy praat van iets anderste. Vers 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Hy sluit homself in. Ons almal gaan voor die oordeelstroon van Christus staan. That everyone may receive the things done in his body according that he have done, whether it be good or bad. Het hy gesê, jy gaan net goed ontvang vir die goed wat jy gedoen het? Nee. Hy het gesê, jy gaan ontvang vir die sleg wat jy ook gedoen. Weens, jy kan nie net die lekker rewards vat nie, en die negatiewe deel los nie. En kyk wat sê hy nou, in vers 11. Knowing therefore the terror of the Lord. Die terror van God. Die Griekse woord daar is phobos, soos om 'n fobie te hê. Paulus skryf hier en sê, hy is bang vir hierdie dag. Hy sê, vriende, ons gaan voor die oordeelstroon van Christus staan. Ek ook. En hy's bang. Hy word gevul met die terror of the Lord. And I say, it's the terror of the Lord which we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciousness. So, ek weet nie hoe harmoniseer jy die, om vir my te sê, hierdie is net 'n verlies van goeie werke. As jy slegte goed gedoen, wat party ouens wil sê hiervan, is jy gaan net nie sulke goeie krone ontvang nie. Nee, Paulus self stres oor hierdie dag. Hy sê, het ek genoeg gewerk vir Christus? Het ek genoeg gedoen om die millennial koninkryk te kry? Hy sê, the terror of the Lord is what persuade men. Die oordeelstoon van Christus moet jou vul met vrees. Dis wat Paulus hier vir ons waarsku. Dan gaan ons oor na Matteus 24, vers 45 tot 51. Kom ons kyk wat gaan aan. Matteus 24. Ons het deur die hele Matteus 24 gegaan. Nou gaan ons praat oor die laaste deel. Vers 45. Who then is a faithful and wise servant? Servant is doulos, 'n slaaf. Hierdie is 'n kind van die Here. Hy praat hier van 'n wedergebore Christen. Whom his Lord have made ruler over his household, to give them meat in due season. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Hy praat van sy wederkoms. As hy terugkom by die oordeelstroon van Christus, wat gaan met die goeie ou gebeur? Hy gaan 'n reward ontvang. Dan sê hy vers 48, but if that evil servant, is nog steeds 'n servant, is nog steeds doelloos. Hy praat hier van 'n ongelowige nie. As hy gepraat het van ongelowige, het hy gesê unbeliever, hy sê doelloos. Hy sê 'n evil servant, 'n nie goeie Christen. Dis van wie hy praat. 'n wedergebore Christen wat nie lewe vir Christus nie. Nou wat sê hy van hierdie ou? And shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunkard. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him in sunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Sien jy wat hy daar sê? Hierdie Christen, wat nie gelewe het vir hom nie, wat gaan hy doen met hom? Cut him in sunder. Hy gaan hom afsny. There will be weeping and gnashing of teeth. Sien jy was geleer, hierdie weeping and gnashing of teeth, is die ewige hel, is Gehenna, is nie Gehenna nie. Hierdie is Hades. Hierdie is 'n temporêre houplek gedurende die millennial koninkryk. Dis waarvan hy hier praat. Hy sê hy gaan hom afsny. En waar kry hy sy porsie? Waar gaan hy sy porsie hê? By die ongelowiges, by die hypocrites. Dis waar hy sy porsie. Waar as hierdie 'n ongelowige is? Hoe maak dit sin om te sê jy het jou porsie met 'n ongelowige? Jy's dan klaar ongelowige. Hier is 'n gelowige wat sy porsie gaan hê met 'n ongelowige. En hy kyk die eksplisiete taal, will cut him in sunder. There will be weeping and gnashing of teeth. Vriende, dis swaar goed hierdie.
Maar jy moenie vir my sê hy praat hier van 'n Christen nie. Dis swak eksegese om te sê hierdie is 'n nie-Christen van wie hy praat. Hierdie is 'n Christen. Hierdie is 'n servant. Ek kan sien julle is nog nie oortuig nie. Kom ons gaan na Matteus 25. Blaai net een blaai om. Matteus 25 vers 14. Ons moet vinnig deur hom, maar julle ken hierdie. Ek sal so 'n paar dele skiep vir die sake van tyd. Julle ken hierdie gelykenis, maar ons sal die belangrike dele tref. For the kingdom of heaven, die koninkryk van die hemel. Hierdie praat van die millennial koninkryk. Jy kan nie vir my sê hierdie praat van die ewige hemel nie. Jy gaan sien, dit maak nie sin om te sê hierdie praat van die ewigheid nie. Hierdie praat van die millennial koninkryk. For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto him his goods. Nou kyk nou mooi. And unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Al 3 van hierdie ouens ken hulle meester. Hulle het iets van hulle meester ontvang. En hulle meester gaan weg, en hy gaan terugkom, en kyk wat het hulle gedoen met dit wat hy vir hom gee. En is weer eens doulos. Al 3 van hierdie ouens word servants genoem. Doulos is wat gebruik word vir gelowiges, vir Christene. Hierdie is dieselfde mense. Hy sê nie 2 doulos en 1 ongelowige. Jy moet dit verstaan. Jy moet bereid wees om met die teks te stoei. Help jy stoei met my nie, dis wat die teks sê. Vers 17, and likewise he that have received 2, he also gained other 2. But he that received 1 went and digged in the earth and hid his Lord money. After a long time, the Lord of that servant cometh and reckoneth with him. Vers 20, and so he that have received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Jy gaan heers oor baie goed. Dit praat van die millennial koninkryk. Vers 22, he also that have received 2 talents is dieselfde storie. Vers 24, then he which have received the 1 talent came and said to Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. Hierdie is 'n slaaf wat sy meester geken het, maar hy het hom verkeerd geken. Hy het nie die karaktereienskap van God verstaan nie. Hy het nie presies geweet wie sy meester is nie, en daarom het hy droog gemaak. Hy was nie gevind in doktrine nie. Hy was nie gefestig in die woord nie. Hy het gemaak wat hy wil, of meerendeels hy was lui. Dit was sy sonde. Hy was lui geweest. Hy het nie iets gedoen vir Christus nie. En dan kyk, wat gebeur met hierdie ou? Vers 26, his Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather it where I strawed not. Thou orders therefore to put my money to the exchanges, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it to the one that hath 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and to him that hath abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. En dan vers 30. Ek was al by 'n preek in Bloemfontein, waar pastoor gestop het by vers 29. Hy het mooi deur alles gegaan, dit was great, dit was gemaklik, almal prys die Here, en hy wou nie vers 30 lees nie. Want kyk wat sê vers 30. Wat gebeur met hierdie wicked and slothful doulos, met hierdie servant? And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Presies dieselfde ding wat die ou in Matteus 24 mee gebeur het. 'n Geween en 'n gekners van tande is wat met die slaaf gebeur wat 'n wicked and slothful servant is. Die slaaf wat nie wil werk nie, wat op sy boude sit by die op sy boude sit by die huis heel dag en net TV games speel. Wat dink hy's wedergebore, wat in sonde lewe. Hy's 'n wicked and slothful servant. En hierdie moet jou konfronteer. Is jy 'n wicked and slothful servant? Lewe jy omdat jy dink jy het een keer jou hart vir die Here gegee, jy's 'n wedergebore Christen en jy dink jy kan maak wat jy wil. Hierdie teks sê jy kan nie. Hierdie teks sê jy gaan hartseer wees op die dag wat Christus terugkom. Matteus 7 sê vir ons, many will say to me in that day, Lord, Lord, het ons nie al hierdie goed gedoen nie, en dan sê hy, turn away from me, I never knew you. Is nie iets meer scary as dit in die Bybel, as om te hoor die Here sê vir jou, draai weg van my of ek het jou nie geken nie. Want jy was 'n wicked en slothful servant. As ons kyk na vers 31, is dit ook belangrik om te sien waar hierdie gebeur. Kyk wat gebeur na hierdie oordeelstroon van Christus.
When the Son of Man shall come in his glory, and all his holy angels with him. Hierdie is die Christus wat kom op die wit perd. So jy weet waar ons is, kyk wat gebeur daarna. Then he shall sit upon his throne of glory. Jy het ook nou gevra oor die troon van Dawid. Hier kom sit hy op die troon van Dawid op aarde, nadat hy hierdie gebring het. Jy kan ook gaan lees Sagaria 6 vers 12 tot 13. Dis ook maar 'n storie van die troon van Dawid maak. Dis nie die troon in die hemel nie. Kyk wat hy hier sê. Hy kom af aarde toe en kom sit op sy troon. Dit is wat hier aan die gang is. Maar ek kan sien van julle is nog nie oortuig nie. Lukas 12. Ons het nog net opgewarm hoor. Lukas 12 vers 42. And the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Blessed is that servant whom the Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. Die goeie servant, wat die werk van die Here gedoen het, gaan heers oor alles. Hy gaan heers oor baie wat die Vader het. But and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and drink and to be drunken. So let op, hy praat van dieselfde ou. Hy sê, hierdie ou het die goeie werk gedoen, maar as hy sou besluit, so jy kan al die great goed in jou hele lewe lang doen, as jy op die einde besluit, waar is die Here? Ek gaan nou begin drink, ek gaan nou begin my maidservant slaan, ek gaan nou begin maak wat hy wil, dan is hierdie van toepassing op jou. So hierdie gaan oor volhard tot die einde. Hierdie is nie net doen dit vir 'n goeie seisoen nie. Hy praat nog van dieselfde ou wat vir lang tyd die goeie goed gedoen het. Dan sê hy in vers 46, the Lord of that servant will come in a day when he look not for him, and in an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. Hy sal sy porsie hê met die ongelowiges. Dan kyk wat sê hy verder, vers 47. And that servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Nie net dit nie, daar's verskillende hoeveelhede pak slaag wat uitgedeel gaan word. As jy geweet het hierdie waarheid wat ek vir jou vanaand sê en jy het net gemaak wat jy wil, gaan jy baie pak slaag kry. 'n Ou wat dit nie geweet het nie en hy net nou en dan was hy lui wat ook al gaan minder pak slaag kry. Dis wat hy hier sê. And beaten with stripes. Dit gee vir jou die idee van pyn. 1000 jaar van pyn is nie wat jy wil hê nie. Om te dink hoor, dis fyn, ek gaan net eventually vir ewig lewe. Ek gaan nie te veel hier omgee nie. Is jy bereid om vir 1000 jaar in pyn te lewe? Dis waarteen hy ons hier waarsku. Vers 48. But he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. Dan Matteus 5 vers 22. Ek sal hom net gedoen. Dan kan jy altyd vir my probeer sê wat jy dink daaraan gaan. As jy nie saamstem met my nie. So gaan lees die hele Matteus 5, hierdie is die Beatitudes, hierdie is die Sermon on the Mount, hierso gaan hy deur klomp goed, as hy sê, ye are the salt of the earth, vers 13, so hy praat met Christene, ye are the light of the world, vers 14, vers 16, let your light shine before men, okay, die konteks wat hier aan die gang is, as hy praat met Christene, is die bergrede wat hier aan die gang is, maar dan kyk wat sê hy in vers 22, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother, without a cause, shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Praat met Christene, hy waarsku hulle, en sê, as jy hierdie goeders doen, as jy jou broer haat, as jy hierdie sleg teenoor hom praat, wat sê hy? Jy is in gevaar van hellvuur. En wie eens, hierdie is die Gehenna nie, hierdie is Sheol, hierdie is Hades. Hy waarsku hulle en sê, jy gaan 'n beloning kry, 'n negatiewe beloning kry, as jy nie volgens Christus lewe. En wat sê hy ook, met die deel wat hy sê, as jou oog jou laat struikel, hy sê, sny eerder jou oog uit, sny eerder jou arm af, sodat jy eerder half in die koninkryk van God kan ingaan, as met al hierdie ledemate, maar jy kry nie die koninkryk nie. Verstaan jy wat hy daarvan praat? Hy praat nie van die ewigheid nie. Niemand gaan met 'n halwe arm in die ewigheid rondloop nie, maar die millennial koninkryk is dit 'n moontlikheid. Hy sê, sny eerder af jou arm, sodat jy nog steeds in die millennial koninkryk kan ingaan. So Matteus 5 vers 20, dan, ek het hierdie ook veel gesê, Matteus 8 vers 12 tot 13, kommunikeer dieselfde ding, hy sê, sons of the Father, hy sê, die seuns van God, sal uitgewerp word, en hulle porsie hê met die ongelowiges. En weens, as jy twyfel oor die bewoording daar, gaan kyk in Matteus 13, dan sê hy, wie is die sons of God, dan sê hy, dit is met die wheat en die tares, dan sê hy, dit is die gelowiges. So as jy twyfel, in Matteus
13, net 5 hoofstukke daarna, dan sê hy jou, wie is daai seuns van die Vader? En ook, baie duidelik, ons kan hierdie nie ignoreer nie, 1 Korintiërs 3, verduidelik hierdie konsep baie goed. 1 Korintiërs 3, ek seker julle het al dit gehoor, vers 12 tot 15. Now if any man build upon his foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Weens werke. Dit gaan alles oor werke. Het jy werke van goud, silwer, van stene? As jy werke het wat getel het vir die koninkryk, dan gaan dit verhelder word. 4, purify goeie stene. Dit maak dit helderder, dit maak dit beter. Maar jy werke gedoen van hout, van stubble, van hooi, as dit jou werke, dan gaan dit verbrand word. Dan was jou werke niks werd. Dan gaan aan en sê, if any man's work abide, which he have built thereon, he shall receive a reward. If any man work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so by fire. So hierso sê hy, as jy swak werke gedoen het, jy sal nog steeds gered wees vir ewigheid, maar jy gaan verlies ly. Weens hy verlies, as ons sê die rewards is positief en goed en great, dan moet ons sê die verlies is negatief. Daar's 'n negatiewe punishment wat wag op hulle wat ongelowig was. Dalk julle gelees 1 Korintiërs 15 vers 23 ook. Nou moet ons onsself vra, wat is hierdie buitenste duisternis? Wat is die outer darkness? Nou, soos ek vir julle nou nog gesê het, paar opsies wat hierdie kan wees. Okay, die meer ekstreem kant is dat jy saam met die ongelowiges gaan wees in Sheol, in 'n plek soos hel, wat nie hierdie vir ewig brand is nie, maar waar jy gaan temporêre ongemak ervaar. Temporêre ongemak ervaar. Of chastisement. Wat is hierdie ding? Tugtiging. Okay? So verstaan net ook hierdie konsep, tugtiging is 'n Bybelse konsep. Julle almal glo dit. As jy lees in Hebreërs 12, jy weet die Here met jou tugtig as jy droog gemaak word. Jy verwag nie iets anders te nie. Hierdie konsep skuif dit net verby as jy dood gegaan het. Want jy dink as jy dood gegaan het, boem, jy's dadelik in die hemel. Nie 'n manier dit is so nie. Hierdie hele Openbaring reeks wat vir jou gewys het, daar's 'n proses wat gaan gebeur nadat jy dood gegaan het. So al hierdie koninkryksteekse wat ons deurgegaan het is werkgebaseer. Ek labour vir dit. Ek moet werk vir die koninkryk. Dis nie geloof nie. Dis nie net glo in die Here en jy gaan dit kry nie. Nou ook, wat jy moet verstaan is, dis natuurlik die Here wat jou die vermoë gee om hierdie werk te doen. Dis niks uit jou eie werk uit nie. Die Here gee jou die vermoë om te doen, maar jy is gewillig om dit te doen. Jy tree in hierdie werk in en jy besef, hoor jy, ek moet my hand tot die ploeg sit en werk vir Christus. Dis waar dit gaan. So, net 'n ander deel ook, Matteus 3 vers 2, waar Johannes sê, the kingdom of heaven is at hand. Dan sê hy, die koninkryk is nou hier. Waarna hy verwys daar is Jesaja 40. En gelees Jesaja 40 is 'n aardse koninkryk. Dis nie 'n interne, vergeestelike koninkryk. Ek sal dat jy dit self gaan ondersoek. So, die praktiese effek hiervan is, ek en jy moet werk in die liggaam van Christus om die koninkryk te beerwe. Dis die hele punt wat ek wil maak hier vanaand. Ons bid laat die koninkryk kom, die onse Vader. Wat bedoel ons daarmee? Is dit 'n geestelike, vergeestelike binnekoninkryk? Nee. Ons praat van die millennial koninkryk wat moet kom. Weens verweestigting bedoel, Hebreërs 12 praat van Christene. Met hierdie moet jy verstaan, daar's 'n dubbele waarheid in meeste teologiese sake. So, as jy wil 'n studie gaan maak dat Jesus Christus mens was, kan jy gaan die Bybel analiseer en dit waar vind. As jy wil 'n studie maak dat Jesus God is, kan jy die Bybel studie en dit vind. Die punt is, albei is waar. Die hele ding van Calvinisme en Arminianisme is hierdie idee van predestination, wat jy in die Bybel kan kry, of vrye wil, wat jy in die Bybel kan kry. Die punt is, albei van hulle is waar. Daar's 'n dubbele waarheid daarvan. En jy kan reg deur die skrif gaan. Die dubbele waarheid wat hier aan die gang is jy's gered vir ewigheid, jou redding is secure, maar daar's temporêre tugtiging voor die ewigheid. So daar's 'n dubbele waarheid aan hierdie goed. En die punt is, hierdie tekste wat ek nou vir julle gegee het, soos iemand soos Martin Luther kon dit nie harmoniseer nie. Hy het Jakobus 2 getref en gesê, ek weet nie wat ek moet maak hiermee nie. Ek dink ek's gered deur genade alleen. Maar hier sê Jakobus reeds, jy moet werk. Maar daai werk praat nie van jou ewige redding nie. Daar's 'n dubbele redding. Daar's 'n dubbele salvation. Daar's 'n dubbele justification. Daar's 'n justification vir die ewigheid. Daar's 'n justification vir die millennial koninkryk. Martin Luther, wat 'n groot teoloog was in ons geskiedenis, wat baie van Christen doktrine
jy weet reg bestudeer het, kon hierdie ding nie verstaan nie. En weens uit die kalvinistiese oogpunt het jy 'n probleem met hierdie goeters, want jy moet gaan kyk na hierdie tekste wat ek vir jou gegee het en gesê, okay, daai ou is 'n ongelowige. So dan beteken dit jy moet werk vir jou redding. Dan beteken dit hierdie werk wat hy sê jy moet doen om gered te word, is die ding wat jou gaan red. So dis die probleem. En aan die Arminiaanse kant het jy weer die ander probleem met hierdie siening. So dan wil ek ook vir jou vra, hoeveel van die Israeliete het in die beloofde land ingegaan? Julle weet, skrik hulle nou. Sorry. Was julle nou wakker vir die laaste deel? Maar hoeveel van die Israeliete het in die beloofde land gegaan? 2. Nee? Was 2 Israeliete wat die beloofde land ingegaan het. Later en dan meer, maar daar was 'n belofte aan hulle gegee aan Moses en aan almal dat julle moet in die beloofde land ingaan. En dis dan net 2 wat gesê het, luister, ons sien kans hiervoor. Ons sal hierdie doen. So die punt is, daar's dalk 'n belofte vir almal die millennial koninkryk te kry, maar almal gaan nie gaan nie. Almal gaan nie gaan nie. So hoekom is ons nie bereid om daai belofte soos aan die Israeliete ook te verstaan in ons konteks vandag nie? In Jeremia het 'n koning gewaarsku om te bekeer. So hy het die koning gewaarsku en hulle het vir hom gesê, hoekom sê jy hierdie negatiewe goed? Hy het hom gesê julle moet ophou met die goeders wat julle moet doen. Hier's negatiewe goeders op pad. Hierdie koninkryk vir julle gaan afgebreek word as julle nie luister nie. En hulle het vir hom gesê hy's 'n heretiek en hy kan nie hierdie goeders sê nie, hier's moeilikheid op pad en hulle het toe pak slag gekry op jou nou. Maar die punt is, gaan lees Jeremia se storie, dan sê jy sien, dis wat ek vanaand hier probeer doen. Ek probeer waarsku en sê, hier's ons negatiewe goeders wat kan gebeur nadat jy dood is, as jy nie heilig lewe nie, as jy nie lewe volgens wat die woord vir jou sê nie. En in Jeremia se storie sien ons dieselfde ding. So, net dat jy weet wat die doktrine van koninkryksverantwoordelikheid nie is nie nog 'n kans om reg te maak vir die ewigheid nie. Dis nie soos purgatory nie. Dis nie soos die katolieke siening van, jy's in hierdie intermediêre plek en ons kan nog vir jou bid en ons kan nog vir jou penance gee en ons kan nog iets doen om jou by die Here uit te kry nie. As jy dood is dit klaar. Jy kan niks meer verdien nie. Hier is nie iets om te maak dat jy die hemel verdien nie. Hier is iets wat maak dat jy pak slaag kry vir die droog wat jy gemaak het. Dis waar hierdie doktrine gaan. Dis nie purgatory nie. En is nie net vir klein sondes nie. Die katolieke ouens het 'n siening van venial sins en mortal sins. En mortal sin gaan jy direk hel toe. Venial sins kan jy nog uitwerk in purgatory. Hier is niks van dit nie. So mense kan nie vir jou bid om uit te kom nie. Dis nie gelykstaande aan Gehenna se vuur nie. Die punishment wat jy hier kry is nie die ewige hel nie. Dis nie soteriologies nie. Dit het niks te doen met redding nie. Alright. Algemene vrae wat mense vra wat ons nou hiermee gaan klaarmaak. Wat gebeur as ek doodgaan? Hoe weet ek iemand is gered? Is die hel letterlik? Is die hel ewig? Is daar regte vuur? Is daar 'n tussenhouplek voor 'n mens hel toe of hemel toe gaan? Lukas 16 gee vir ons baie van hierdie antwoorde. Kom ons kyk gou. Ons gaan gou vinnig daartoe gaan. Ek dink meeste van julle is bekend met hierdie deel. Lukas 16 en ons gaan begin by vers 19. There was a certain, en net belangrik, hierdie is nie 'n gelykenis nie. Okay? Hierdie is, die Here praat letterlik van iemand, die ryk jong man en Lazarus. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fed sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, hier is Hades, Sheol, is nie Gehenna nie. Lift up his eyes, being in torment, and seeing Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from hence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto him
from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded through one rose from the dead. So, paar belangrike goeders hier, wat ek gou vir julle wil uitwys. So, die ryk jong man is by sy volle bewussyn. Hierdie is nie 'n allegoriese, geestelike plek nie. Hy weet wat aangaan. Hy verstaan sy omstandigheid. Hy besef waarin hy is. Hy onthou sy broers. Terwyl hy's dood, hy is in hierdie houplek, hy besef sy broers is in die moeilikheid. Hoe scary is dit? Dink jy is in die hel, jy is in hierdie temporêre helplek, en jy besef, my mense is nie gered nie, en jy kan niks doen nie. Hy besef dit, hy sien, ek kan niks doen nie, en hy sê, kan julle nie net iemand stuur nie? Maar hy is by sy volle bewusheid, hy kan voel, hy is in pyn, hy is dors, hy het nog die basiese behoeftes wat ek en jy het hy in hierdie plek. Sien, dis die ding, mense allegoriseer hierdie goed, hulle sien dit as beeldspraak, en dan verloor dit enige waarde. Dan ek is nie bang vir 'n beeldspraak van hierdie goeters nie, maar as dit is, jy's in 'n plek waar jy letterlik dors is, en jy besig is om in pyn te sit, jou broers ken nie die Here nie, dis die scarieste ding wat daar is. Wat is scarier as dit? Hy kan voel, hy besef hy skuldig. Wat interessant is van hierdie stories, hy verdedig nie homself nie. Elke persoon wat skuldig gevind gaan word op die oordeelsdag, gaan 100% weet ek is skuldig. Wat ek dink gaan gebeur is die Here gaan 'n groot projekte red en hy gaan jou hele lewe so wys vir almal. Pop. Wat jy gedink het, wat jy gesê het, wat jy gedoen het. En jy gaan weet, Vaderland, ek kan nie hierteen stry nie. Ek is skuldig. Hy het geweet. Hy kan homself nie verdedig nie. Daar was geen tweede kans nie. Hy het dit besef. Hy het besef, my kans is verby. Kan iemand nie net my broers gaan help, dat hulle nog 'n kans het? Kans is verby. As sy broers nie oortuig is deur die geskrewe woord nie, sal iemand wat uit die dood opstaan ook nie help nie. En die cool ding hiervan is, daar was iemand wat sy naam Lazarus was, wat uit die dood uit opgestaan het, en hulle wou hom doodmaak. So sien jy, jou idee, sy idee was, as iemand net uit die dood uit opstaan en vir hom sê, luister die bekeer, doen dit nie. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Mense weet dit, almal weet dit in hulle harte. Ek is oortuig daarvan. Daar's al die bewyse, al die wetenskaplike bewyse vir dit is daar. Dit help nie, want mense in hulle harte is gedraai weg van die Here af. Maar die punt is hy het gesê, hy verwys na Moses, hy verwys na die geskrewe woord. Geskrewe woord is die ding wat ons moet oortuig. En die vrees van die Here. Die ding is, hierdie goed maak ons ongemaklik. Is nie lekker om hieroor te praat nie. Ons het nou net gelees, it's the fear of the Lord that persuade men. Daar was 'n man Lazarus wat regtig dood gegaan het. So hier het ek dit mooi vir julle uitgebeeld. So jy het die paradys, jy het die doderyk of die hel, Sheol, hierdie alles is Sheol. Okay? En dan het jy 'n groot kloof in die middel en hieronder is die Abusos waarin die Satan vasgebind gaan word, of dan nou soos die bodemlose put. Maar hier is 'n groot kloof en niemand kan verby daai kloof kom nie. En hier is vir jou skets wat vir jou gaan wys so die doderyk se mense gaan op die einde van die dag na die poel van vuur of die Gehenna en dit gaan gebeur deur die Witstroon oordeel. En hulle wat in die Abusos is, gaan julle ook nou sien die Satan, valse profeet gaan ook gegooi word in die poel van vuur. Hierdie is die finale hel vir ewig. Aan hierdie kant het ons die paradys. Nou, ouens debatteer hieroor, dis nie vir my 'n groot storie nie. Hulle sê dis nou tans leeg. Dit was leeg gemaak toe Christus opgestaan word uit die dood, toe hy dit leeg gemaak. So die ou wat langsom aan die kruis was daai dag saam met hom in die paradys en nou is hulle saam in wat ons noem die derde hemel. Uit die derde hemel, deur die Bema judgment wat ons gepraat het oor 2 Korintiërs 5 wat net vir gelowiges is, gaan jy of na die outer darkness, waar die geween en geknars van tande is, of na die millennial koninkryk. Nou, hier is waar mense kan debatteer. Daar's ouens wat sê daai is dieselfde as daai. Okay? Ek is oop vir die idee. Ek dink dit kan wees. Dit kan ook wees dat hierdie outer darkness is dat jy buite die millennial koninkryk is en jy sien al die lekker wat daar aan die gang is, mense heers en vir 1000 jaar is jy afgesluit van die millennial koninkryk. Dat jy dit nie gaan beleef nie. Ek lê meer na daai kant want ek is maar net positief. Daar's baie skrif wat aandui dat die outer darkness is dit. Baie skrif. Hierdie deel wat ons nou gepraat het van jou ledemaat in hel verloor, maar ek wil positief wees. Die punt is, ek wil nie deel wees van dit. Ek wil vir 1000 jaar heers saam met Christus. Okay? Ek wil daar wees. Dis waar ek wil wees. Maar hier is net vir jou uitbeelding, dat jy min of meer 'n idee kan kry. Daar's 'n groot kloof wat die doderyk en die paradys skei. So,
Ons gaan aan. Ons sal nou 'n bietjie vinnig en ek gaan nou meeste van die goeters net lees. Ek dink die konsep is nou al redelik vir julle verduidelik. So, net as jy besluit om die millennial koninkryk te bestudeer, julle gaan vir my vra van kry ek kinders in hierdie tyd? Eet ons en sulke snaakse goed. Mense vra van, is daar honde, is daar katte? Ek weet nie daai goed nie, okay? Dis 'n ingewikkelde ding om te bestudeer, maar daar's 'n paar goed wat ek vir jou kan uitwys wat lyk asof dit so is in die millennial koninkryk. Die skepping verander. Daar gaan 'n nuwe skepping wees. Dit lyk of daar nog steeds nie Christene op die aarde is nie. So hier is ons verse wat dit aandui. Daar gaan nog nie Christene lewe deur hierdie tyd. Jy kan baie oud word in hierdie tyd. Jesaja 65 vers 20 sê in jou infancy, as jy soos 'n klein kind is, gaan jy 100 jaar oud wees. So daar's nêrens anders in die geskiedenis wat dit waar is nie. Die vloek van sonde val weg. So wat gebeur, hierdie gaan basies soos 'n tuin van Eden kondisies wees, soos wat dit was voor die sondeval. Die tweede wet van termodinamika sal dalk beëindig, laat alles verswak. Hierdie gebou, soos dit hier staan, verswak as iemand dit nie onderhou nie. So die tweede wet van termodinamika sê alles lei tot entropie, so met ander woorde, alles neig om afgebreek te word. Dit sal teen nie so wees in die millennial koninkryk. Dinge sal van self beter word. So die wêreld sal nie dan meer sug en in baringsnood wees soos wat ons lees in Romeine 8 nie. Ons sal 'n volle kennis van die Here hê. Daar gaan geen verskoning meer wees nie. Jy gaan presies weet alle attribute wie God is. En nog steeds nie die ewigheid. Dis nog steeds nie die ewige lewe waarvan ons hier praat. En dit sal ook, ons sal teen in meer as 3 dimensies lewe, wat 'n vreemde konsep is wat ons nie gaan nou verstaan nie. Daar is nog dood in sonde vir ongelowiges in hierdie tyd. Jesaja 65 praat van dit. Daar sal nie meer Jode wees wat nie glo nie. Lees 'n bietjie Jeremia 31, dis baie cool. Die Jode gaan almal glo. Esegiel 40 tot 48 praat van die tempel. Soos ek sê, hierdie goed sal ek nie dogmaties leer nie, maar dit lyk, dis aanleidings wat sê hoe die millennial koninkryk sal wees. Dan kom ons terug by Openbaring 20 en ons gaan redelik vinnig hierdeur gaan. Ons kom tot op sy einde. So Openbaring 20 vers 7 het ons opgehou. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, na die 1000 jaar millennium, and shall go out to deceive the nations which are on the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. So weer soos ek julle gesê het, party ouens dink hierdie is Gog en Magog van Jesegiel 38 vers 39. Ek dink as 'n paar redes hoekom dit nie is nie. Jesegiel skryf oor iets wat duidelik voor die tweede koms van Christus gebeur. Dit is van die noorde daar. Hierdie is in die 4 hoeke van die wêreld. Die tyd, plek en gebeurtenisse is alles anderste, maar dit kan dalk idiomaties daarna wys. Dis nie 'n groot storie nie, maar daar is 'n paar ouens wat 'n groot storie daarvan maak. Vers 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and shall be tormented day and night forever and ever. So sien julle, na die millennial koninkryk, word die Satan self, saam met sy valse profeet, wat ons gelees het in Openbaring 19, en die antichrist, word hulle gegooi in die poel van vuur. So party mense het die idee dat die Satan sit in die hemel, die Satan is in die hel met 'n vurk en hy regeer lekker. Hy gaan ook suffer. Hy gaan ook vir ewig in die poel van vuur. Hy gaan die ergste torment van almal kry. Die poel van vuur het God eintlik bedoel vir die Satan, sy demone, die valse profeet. Dis hoekom dit daar is. En is ons keuse. Ons word die geleentheid gegee om hom te aanvaar. Dis net wanneer jy hom nie aanvaar wat jy jou deel daarin het. Maar ongelukkig meeste mense reject hom. En daarom sal hulle ook hulle deel in die poel van vuur hê. Dan gaan ons aan. Vers 11, and I saw a great white throne, so sien julle, anders dit is nie die Bema judgment seat nie, hierdie praat van 'n spesifieke, hy identifiseer hom as 'n white throne. And him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And other books were opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So hierso is die ongelowiges wat volgens hulle werke beoordeel word. So ek wil net ook sê daar van vers 9 tot 10, 2 Petrus 3 praat ook van hierdie, net dat jy weet hoekom die dag van die Here sê ek is die millennial koninkryk, dis waar dit daar ook afgesluit word. En vergelyk ook Openbaring 20 met Jesaja 24 vers 25. Julle kan dit ook op julle eie tyd gaan doen. Hierdie is nie die
bema judgment seat nie. Die dood in vers 12 is ongeredde mense. Dit praat nie, onthou die first resurrection het gebeur. Die geredde mense is nou deur die millennial koninkryk en hulle sal nou by die Here wees. Omdat hulle nie in die boek van die lewe is nie, word hulle geoordeel volgens hulle werke. Ons sal belonings kry volgens ons werke, maar nie volgens ons redding. Die belonings vir Christene is vir werke. Die ongelowiges word geoordeel op hulle werke. Julle verstaan die verskil. Ons word nie vir redding geoordeel op ons werke nie, ons word vir ons beloning geoordeel op werk. Die ongelowiges het nie redding nie. So hulle word totaal en al geoordeel op hulle werke. Dis nie wat jy wil hê nie. Jy kort vir Christus om dit vir jou uit te sorteer. En dan vers 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead. So sien julle hier, known as skets, Sheol, wat hel genoem word, lewer die dood op. Op hierdie oomblik word die Satan, die valse profeet en hulle wat in die doderyk is, death en hell word opgelewer. Which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found in the book of life was cast in the lake of fire. So hierso sien julle, nie hulle wat nie gered is nie, hulle wat ongered is sal in die poel van vuur gegooi word vir ewig. Hulle saam met die Satan, en is belangrik hier wat hulle sê, death en hell. Hell self, soos wat jy gedog het hel is, Hades, word opgelewer vir die poel van vuur. Die poel van vuur is Gehenna, is die ewige vuur, die ewige brand. Ok, hier gaan ons vinnig deur gaan. Soos ek julle sê, Openbaring 21:22 is nie, ons is eintlik al alright op tyd. So, hierso kom 'n mooi deel. Julle kan nou asemhaal, hierso is iets om na uit te sien, vir 'n slag. Dit was nou alles fire and brimstone, maar hier kom 'n mooi deel. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. En kyk hoe mooi is die. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. So, wanneer jy negatief raak vir die lewe om jou, is hierdie altyd die versie om na toe te gaan. Hierdie is die versie om te gaan, daar gaan niks meer dood wees nie, niks meer pyn nie, niks meer suffering nie. Onthou, daar's die negatiewe deel van die millennial koninkryk mis. Maar die positiewe deel is die ding om na te kyk. Die positiewe deel is die deel wat jy moet dryf om te sê, ek wil werk vir hierdie. Ek wil deel hê in hierdie. Maar neem in ag, hierdie is na die millennial koninkryk, ja? So julle wat nie gaan deel hê daarin nie, die Christene wat nie gaan deel hê nie, hulle gaan deel hê hier. Hulle sal deel wees van die ewigheid. Hulle sal deel wees van die nuwe Jerusalem. Hierdie is nou 'n nuwe ding waarvan hy praat. Die trane van hulle oë sal afgevee word. En hierdie is ook, jy moet vir jouself vra, hoekom is daar trane in die hemel? Die trane is, want hulle het uitgemis op die millennial koninkryk. Want hulle nie deel was van die millennial koninkryk, dink ek, het hulle nog trane hier. Want hoekom, dood, suffering, alles is verby. Maar hy sê, daar is nog steeds trane op hulle oë. Want dat hulle geleentheid gemis. Hulle het nie genoeg gedoen vir die Here nie. Dis hoekom hy sê, daar is nog trane in hulle oë. Nou gaan ons aan, vers 5. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of water of life freely. Dis verby. Haal asem, hierso is dit alles klaar, en hy gaan alles hier nuut maak. Dan ek gaan nie 'n paar dele skiep. Ek het vir julle gesê, ek wil deur alles lees, maar daar's 'n paar ekstra goed wat ek aan die einde kom. Jy kan rustig gaan deur lees, hier's regtig nie te veel eksegese gewys wat jy sal misverstaan in Openbaring 21 nie. So, net Openbaring 21 vers 8 wil ek daar vir julle uitwys, is 'n interessante lys wat hy daar gee. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Daai eerste een, fearful. Interessant, nee, maar die ding waarvan hy praat is hulle wat nie 'n vrees vir God het nie. Dis nie soos, o, jy was bang een keer in jou lewe, jy gaan nou hel toe nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy sê hulle wat nie 'n vrees vir God het nie. Maar so net in vers 9 praat dit van die bruid as die mense van Christus, net dat jy dit mooi verstaan. Die nuwe Jerusalem wat hulle hier beskryf,
Hulle gee klomp mates en ons ouens wat sketse maak en baie van dit is mooi en oulik. Ek dink nie dit is nodig nie want dit praat van iets buite 3 dimensies. Okay? So ons het net lengte, diepte, hoogte. Hierdie praat van iets anders as dit. So om dit regtig vir ons te verstaan is onmoontlik. Dis soos om 'n 3-dimensionele figuur vir 'n 2-dimensionele ding te gee. As jy op hierdie papier is en ek teken 'n stokmannetjie, hoe gaan ek myself aan jou openbaar? Al wat jy kan sien as ek dit doen is 'n sirkel. Verstaan jy? 'n 2-dimensionele figuur kan nie 3 dimensies enigsins begryp nie. So dis hoekom dit nie moeite werd is om te try sketse van die nuwe Jerusalem of hierdie goeters maak. Die punt is, hier's deur die millennium, alles van dit is klaar en Christus gaan nou vir ons hierdie plek maak met die strate van goud en die pearly gates en al daai goeters word hier genoem. Een ding wat ek ook sal noem is, hierdie is net interessant. Hierdie wil ek nie jy moet mis nie. Hy noem 12 stene hier. Okay, julle kan deur hierdie goeters gaan, noem 12 stene. Ons het eers onlangs in die laaste 30 jaar of so ontdek dat as jy pure lig vat, so pure light het hulle geleer om te maak, en jy skyn dit deur stene, dan reflekteer dit aan die agterkant soos 'n prisma van kleure, byvoorbeeld. So wat hulle gevind is, party stene reflekteer en gee net swart en wit. Hy reflekteer nie mooi nie. Hy maak nie soos 'n vol prisma van kleure nie, en ander stene gee hierdie vol prisma. Okay? En wat interessant is, die 12 stene wat hy hier noem, gee almal die mooi kleur. Niemand van hulle gee die swart en wit ding nie. Wat vreemd is, want julle sal sien, daar's 'n paar populêre stene wat nie in is nie, wat jy sal verwag, gee 'n mooi kleur. Soos iets soos ek dink 'n diamant gee 'n lelike kleur. Maar hierdie ander vreemde, so dis net die ou wat dit geskryf het, hy kon nie 'n konsep gehad het van hierdie pure lig wat deur die ding moet geskyn word. So dit wys net weer eens die bonatuurlike manier waarop die Bybel geskryf is. Maar ja, niks anders in Openbaring 21 wat ek dink ons hoef nou deur te gaan nie. Openbaring 22 kan ons julle kan daardie eerste deel praat van die nog 'n boom en dele uit Genesis wat jy daar kan uithaal, maar kom ons gaan kyk gou vers 7. Behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Net weer eens, hier aan die einde sien ons ook dat Johannes self sê die boek is profeties. So die ouens wat al sê hierdie is nie 'n profetiese boek nie, dit jy maak vir God 'n leenaar. Ek bedoel God sê duidelik hierdie is 'n profetiese boek uit Johannes se oogpunt. So vers 8 tot 9, and I, John, saw these things and heard them, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then saith he unto me, see that thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. So net, weer eens, na al hierdie goeders wat Johannes gesien het, was hy so oorweldig en het was hom so awesome, hy wou die engel aanbid het. Maar die engel trap hom uit. Sê, moenie my aanbid nie. Aanbid vir God, aanbid vir Christus. Dis die enigste een wie ons moet aanbid. Daar is net een engel wat gesê het, aanbid my. Weet julle wie is dit? Lucifer. En julle het gesien hoe dit vir hom uitgewerk het. So, ek bedoel, die punt is, al wie aanbid moet word in ons leeftyd is Christus. En dan vers 10, and he saith unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Hierdie is baie cool, presies die teenoorgestel is wat ons sien in die boek van Daniël. In die boek van Daniël sê hy, seël hierdie boek, julle gaan dit nie nou verstaan nie. En die cool ding is, Openbaring sê weer, maak hierdie goed oop. So wat hy hier probeer sê is, wanneer die goed in Openbaring begin gebeur, nou gaan die goed in Daniël vir julle sin maak. En dis presies wat ons sien. Hierdie ding wat ek vir julle gewys het in Daniël 9, Sir Robert Anderson is die eerste ou wat dit so gedokumenteer het. En dit is eers in die 1900s na Christus. Dit is in die laaste 2 eeue wat ons regtig verstaan wat in Daniël aan die gang is. So hoe cool is dit? Daniël sê, seël die boek, julle gaan nie verstaan nie. Openbaring sê, maak oop. Sodra hierdie goeders gebeur, gaan julle nou verstaan wat bedoel is. En Openbaring en Daniël is natuurlik baie goed wat daarin gemeen is. Dan net ook, he that is unjust, vers 11, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. And verse 12, behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. Vers 13, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Net wie eens, as jy van hierdie Mormoonse, nie Mormone nie, JW, Jehovah getuie ouens uit wat aan jou deur kom klop, ek, en jy wys vir hom hierdie, so hulle weet Alpha Omega is God, hulle groot ding is, hulle glo nie Jesus Christus is God nie, okay, nou, die ding is, hy sê hier in vers 12, and my reward is with me, to give every man according to his work, so wie is die een wat hier oordeel bring, dis die een wat van gepraat word in vers 13, en is Jesus Christus wat hier praat, so jy kan ook gaan lees in Johannes 5 vers 22, dan staan daar, God doen nie die oordeel nie, maar Jesus Christus doen die oordeel.
So jy vat die Jehovah getuie na Johannes 5 vers 22 en dan wys jy vir hom, dis nie God wat oordeel nie, Christus wat oordeel. Dan bring jy hom hiernatoe, dan sien jy, o, hierdie persoon wat die Alfa en Omega is, doen die oordeel. En dis Jesus Christus. So hulle het nie 'n manier om dit nie. En weens die Alfa en Omega wat ons gelees het in Openbaring 1 vers 18, het ons gesien, hy het gelewe, hy is dood en hy het weer gelewe. So as daai ouens op jou deur kom klop, jy gebruik hierdie. Openbaring 22 vers 12 tot 13 saam met Johannes 5 vers 22. Die lekker ding is as jy hierdie goeders weet, dan sien jy nie skrikkerig as hulle kom nie, maar jy gaan soek hulle uit. Soos ek is soos asseblief, bring dit Jehovah's Witness. Dan hulle raak kwaad as jy vir hom hierdie wys my mat, hulle verloor het. Hulle weet nie wat om te maak. Maar in elk geval, dit wys Jesus Christus is die seun van God. So daar's net daai dele. Kom ons lees net gou die laaste deel klaar. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. For without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that is written in this book. And if any man shall take away from the words of this book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. En vriende, dit is Openbaring. So, ek wil vir julle 'n paar bronne gee. 'n Paar goeie wat ek vir julle sal voorstel. Video's waarna jy kan gaan kyk. Chuck Missler se Openbaring studie is baie goed. Hy gaan vol deur hierdie goed. Ek verskil met hom oor 'n paar ernstige dele, soos wanneer die wegraping gebeur, maar as jy 'n goeie studie wil gaan kyk online, as omtrent hy 24 sessies oor Openbaring van elkeen omtrent 'n uur. Baie goeie ding om na te kyk. As laasweek vir jou iets gedoen het in jou hart, is daar van julle, laat ek net hoor, wat meer sensitief geraak het oor die musiek wat jy luister? Enigiemand? Daar's 'n paar. Die res van julle, ons sal bid dat julle nog bekeer, maar daar's daar 'n paar. So, as jy in detail wil gaan oor daai ding, dan gaan kyk jy Spencer Smith se Third Adam. Hy het 'n dokumentary gemaak, daar's 4 dele. As jy daai ding kyk, gaan jou wêreldsiening verander. As jy dink is rubbish, sê vir my asseblief, stuur vir my 'n boodskap, maar dit het vir my ongelooflik baie beteken. Dit het my wêreldsiening gebring waar dit is vandag. Dan is daar ook 'n audio boek ding wat jy kan luister. Ekskuus. Van Ernest Pickering, The Tragedy of Compromise. So, as jy wil verstaan die moderne goeters in ons Christen kerk, hierdie is ecclesiology. Wil gaan oor die kerk, al luister jy, dit is 7 ure, dis uitstekend. Dit is, as jy wil weet alles wat ek dink en soos hoe my gedagtes werk, daai boek het baie verander hoe ek die moderne Christen situasie sien. Boeke, The Rod van Joey Faust, sterk om te kry, wat ek net dit vir jou sê. So, jy gaan dit met op 'n skeilie manier download of iets, ek weet nie hoe jy dit gaan doen nie, maar as jy daai boek in die hande kry, of jy gaan met duur betaal deur Amazon en hierdie goeders, maar dis 'n great boek. Soos dit is die ding wat oor hierdie doktrine van koninkryksverantwoordelikheid gegaan het. So dit sê jou baie help met dit. Die boek oor die wegraping, spesifiek Roland Rasmussen se Post-Tribulation Pre-Rapture, sal vir jou alles antwoord oor die wegraping. En dan Rightly Dividing the Word of Truth van Clarence Larkin. Al sy goed oor eindtye is baie goed. Ook 'n paar ernstige goed wat ek met hom verskil, maar hy het sketse, en as julle dink hierdie sketse van my is mooi, dan moet julle syne sien. Hy het dit geteken met die hand, en hy het hier aan die einde van die 1800s gelewe. So dis lekker Old English, soos julle almal verkies. So wat nou? Ons einde van die kursus, volgende week, het ons nie Woensdag 'n sessie nie, so ons almal gaan in depressie ingaan. So, wat moet ons nou maak? Die eerste ding wat ek vir jou wil vra is jou saak reg met die Here? Jy as mens, is jy uitgesorteer met die Here? Het jy regtig tot bekering gekom? Het jy op 'n plek in jou lewe gekom wat jy sê, Jesus Christus is die Seun van God, en ek wil my hele lewe maak, soos wat hy sê ek moet maak? As jy dit gedoen het, dan moet jy op 'n plek kom om die Bybel te bestudeer, 'n ernstige ding daarvan te maak, want dis jou enigste manier wat jy kan weet hoe om te lewe. Dis jou instruksies vir wat ons moet doen op aarde. Dan
Doen jy met iets met dit wat God vir jou gegee het vir die koninkryk? Wat 'n tipe servant is jy? Een met 5 talente, 2 talente, 1 talent. Gebruik jy dit vir die koninkryk? Nou kom ek sê vir julle so, jy het gevra vir 'n paar praktiese goed. As jy kan sing, het jy 'n talent. As jy kan praat, het jy 'n talent. As jy 'n Bybel besit, het jy 'n talent. As jy goed is om met mense te kommunikeer, het jy 'n talent. As jy kan goed wees met besigheid, het jy 'n talent. As jy vriendelik is uit nature uit, het jy 'n talent. As jy dalk snaaks is, het jy 'n talent. Wat doen jy met hierdie goed wat die Here vir jou gegee het? As jy meer as R5000 'n maand verdien, is jy in die top 98% van die wêreld. Gaan Google dit. Dan jy 'n talent. Dan is jy ryk. Jy dink jy's arm, maar mense wat suffer. Dan jy 'n talent. So my punt is, jy is verseker nie net 'n een talent Christen nie. Die Here het ons in ons vandag se tyd vermoë gegee en talente gegee om ongelooflik baie vir hom te doen. Wat doen jy vir die koninkryk? As jy vandag voor die oordeelstroon van Christus moet staan, as ons die video van jou lewe hier moet oopmaak, hoe gaan jy vaar? Is jy gemaklik met hoe dit gaan wees? Ek het net al gedink, jy het al gestres voor eksamens, nê? En jy het al gestres voor uitpasseer, kar uitpasseer. Dit was van die stresvolste ding, maar ek weet nie hoekom was dit so stresvol. Soos ek het al redelike rugby games goed gespeel, dit was fyn, uitpasseer was die hoors ding. Maar in elk geval, gaan kyk bietjie video's van mense wat geconvict word van daar was iewers op YouTube het ek 'n ding gekry van kinders wat klippe van 'n brug afgegooi het, nie gekyk wat daaronder is nie, toe tref het iemand op 'n motorfiets en hulle is dood. En die kinders was gefonnis vir 25 jaar in die tronk. En jy sien hoe reageer hulle. Hulle skree, hulle gil uit die diepste van hulle lyf, want hulle weet dat sy lewe is verby. Een dom ding gedoen, dit is nou baie dom ding, maar een so ding gedoen. Wat van die oordeelstroon? Kyk bietjie video's van mense wat geconvict word vir moord en sulke goeters. Hoe daai mense besef, hoorie, en dis net nou. Dis nie die lewe nou. As jy hierdie konsep verstaan en jy dink, hoe gaan ons voel voor die oordeelstroon? Paulus het gesê, hy is bekommerd oor daai dag. Met dit gesê is, alhoewel hy bekommerd is oor daai dag, is ek seker hy het 'n gerusheid in sy hart, want hy weet Christus het vir sy sonde betaal. So ek sê hierdie goeters om jou opgewonde te maak van nou, ek sê nie met 'n sak en as gaan lewe, omdat jy nou so stres oor die oordeelsdag nie. Die prys is vir jou betaal om ewigheid saam met hom te wees. Laat dit jou nou lei om goed vir hom te doen. Dis die punt wat ek wil maak. Ander praktiese goedes is begin by Genesis. Gaan kyk na ander sienings. Kyk na ander sienings oor Openbaring. En dan wil ek hierdie ding by julle los. Hierdie was 'n pastoor wat hierdie geskryf het. En hy was van Afrika. Ek glo nie julle gaan daar kan lees nie, maar dit is op julle ding. Dan kan julle rustig deur dit gaan as jy by die huis is en jy kort net iets wat vir jou gaan bemoedig. Dan is hierdie wat 'n pastoor geskryf in sy laaste woorde. Maar ek dink my emosies gaan dit hou om deur hierdie ding te gaan nie. So gaan lees dit vir jouself, maar dis awesome. Dis net die genootskap van die onbeskaamdes, wat dit is om die Here te volg. En gaan hy jou herken as hy terugkom. Het jou lewe gewys wat dit is om 'n Christen te wees. Is daar genoeg evidence om jou te convict om 'n Christen te wees? As ons moet kyk na jou lewe, is daar genoeg goed wat jy in jou lewe doen wat wys jy ken vir Christus. Dis waar hierdie ding gaan. Maar hy sê dit mooi, ek het in Afrikaans vir julle gaan kry, so gaan vanaand rustig gaan lees hierdie ding.